Tydens 'n luukse gala geleentheid kom die dogter van 'n miljoenêr in opstand toe sy soveel spoggerigheid omring deur Ellen DeSean. Sy vlug uit die saal en probeer 'n hawelose vrou help, totdat sy verstom besef dit is die halsnoer wat sy self saam met haar ouma begrawe het. 'n Botsing van vrees en hoop vind plaas toe die meisie die onmoontlike herken, daardie vrou kan haar oorlede ouma wees. En wat as 'n daad van deernis begin verander in 'n hereniging wat leuns, geheime en 'n noodlottige verraad ontbloot. Die glaspaleis het geglinster onder die ligte wat noukeurig geplaas is om elke detail van die luukse versiering uit te lig. Dit was die mees verwagte sakegeleentheid van die jaar in Kaapstad, waar die ekonomiese elite van Suid-Afrika bymekaar kom het om miljarde aankope en nuwe sakevennootskappe te vier. In die middel van die saal het Eduard van der Merwe, eienaar van die grootste tegnologiemaatskappy in Suid-Afrika, geanimeerd met potensiële internasionale beleggers gesels. 'n Paar meter daarvandaan het Sophia van der Merwe, net 10 jaar oud, alles met haar groot, bruin oë aandagtig dopgehou. Sy het 'n ontwerpersrok gedra wat haar pa spesiaal vir die geleentheid gekies het, maar wat haar ongemaklik laat voel het. Sophia het haar jaans en kleurvolle hemde verkies wat sy kon dra om die tuin van die herehuis waar sy gewoon het, te verken. Sophia, liewe, kom groet die Marais gesin, het Christine, haar pa se verloofde, met daardie perfekte glimlag wat nooit haar oë bereik het nie, geroep. Hulle is gretig om die dogter van die groot Eduard van der Merwe te ontmoet. Die meisie het diep asem gehaal en 'n beleefde glimlag geforseer. Sy het dit gehaat as Christine haar uitgestal het, asof sy 'n bykomstigheid van haar pa was. Terwyl sy huiwerig na die middeljarige egpaar gestap het wat met Eduard gesels het Sophia die champagneglase opgemerk wat meer gekos het as wat baie Suid-Afrikaanse gesinne in 'n maand verdien het. "Dit is my dogter Sophia," het Eduard voorgestel en sy hand op die meisie se skouer geplaas. "Sy is my grootste skat." "Wat 'n pragtige meisie," het mevrou Marais geprys. "Sy moet so trots wees op haar pa." Sophia het beleefd geknik, maar haar blik is getrek na die enorme glasvensters wat die buitemuur van die saal gevorm het. Buite het 'n ligte reën op Adelaide-straat begin val, en onder die nabygeleë afdak het 'n paar hawelose mense skuilings gesoek. "Hoekom kan ons nie hierdie mense nooi om in te kom nie?" het Sophia skielik gevra en die gesprek van die volwassenes onderbreek. "Dit reën buite." 'n ongemaklike stilte het oor die groep gehang. Eduard het sy keel skoongemaak. "Sophia, ons het belangrike sake om hier te bespreek." "Hoekom gaan jy nie 'n sap haal nie?" "Maar pappa, daar is oorskietkos. En hierdie mense is koud." Christine het senuweeagtig gelag en probeer om die verleentheid te verbloem. "Kinders altyd so onskuldig," het sy gesê en Sophia diskreet aan die arm getrek. "Kom ons gaan haal iets vir jou om te eet, liewe." Ver van die gaste het Christine haar stiefdogter se arm harder as nodig vasgedruk. "Moet dit nooit weer doen nie," het sy tussen haar tande gesis. "Jou pa het 'n beeld om te handhaaf." "Maar ouma Helose het altyd gesê ons moet diegene in nood help," het Sophia teruggesê en haar arm weggetrek. By die vermelding van Helose het Christine se gesig in 'n masker van afkeer verander. "Jou ouma is nie meer hier om daardie oudtydse idees te versprei nie. Gaan gedra jou nou." Sophia het gevoel hoe trane in haar oë vorm toe sy aan haar ouma dink. Dit was net meer as 'n jaar sedert Helose geheimsinnig verdwyn het, wat 'n enorme leemte in haar lewe gelaat het. Na maande van vrugtelose soektogte het die owerhede verklaar dat sy waarskynlik 'n ongeluk gehad het tydens haar treinreis na Franshoek. 'n Simboliese begrafnis is gehou, maar Sophia het nooit heeltemal aanvaar dat haar ouma weg is nie. Sophia het ontsnap aan Christine se toesig en deur die saal geloop en die obskure kontras tussen die luukse van die geleentheid en die werklikheid buite waargeneem. Kelners het garnale en kaviaar op silverbakkies bedien, terwyl mense op die koue sypaadjie geslaap het. Toe niemand gekyk het nie, het die meisie 'n paar soutgebak geneem en dit in 'n servet geberre. Sophia het 'n oomblik van almal se afleiding benut en uit die saal gegly. Die koue naglig het haar begroet en sy het haar dun baadjie styf teen haar lyf vasgedruk. Sy het skaam na die groep genader wat onder die afdak geskuil het. "Hallo," het sy gesê en die servet met kos uitgesteek. "Ek het gedink julle is dalk honger." 'n Ou vrou, toegedraai in 'n verslete kombers, het na haar opgekyk. Haar gesig was deur die tyd gemerk en haar oë was moeg. "Dankie, kleintjie," het sy met 'n hees stem gesê en die aanbod aanvaar. Terwyl die vrou die servet oopgemaak het, het Sophia iets aan haar nek sien blink. Dit was 'n eenvoudige halsnoer met 'n seegroen steen wat aan 'n gevlegte leerkoord vasgemaak is.
Haar hart het woes geklop. Daardie halssnoer, het Sophia gestamel, byna sonder stem. Waar het jy dit gekry? Die ou vrou het die stuk met bewende vingers aangeraak. Dit. Ek onthou nie mooi nie. Ek dink iemand het dit vir my gegee. Dit is mooi, is dit nie? Sophia kon nie asemhaal nie. Dit was die halssnoer wat sy vir haar ouma Helose gemaak het, met 'n spesiale steen wat hulle saam gevind het tydens 'n wandeling in die botaniese tuin. Dit was uniek, handgemaak. Dieselfde halssnoer wat saam met haar ouma se portret tydens die begrafnis geplaas is. Kan ek dit van naderby sien, het sy gevra, haar stem dik. Die vrou het geknik en Sophia het nader gekom om die halssnoer te ondersoek. Agter die steen was daar 'n klein merk wat sy self gemaak het, die voorletters Smim Sophia van der Merwe en Helose van der Merwe. Daar was geen twyfel nie, dit was haar ouma se halssnoer. Mevrou, wat is u naam, het Sophia gevra, haar hart het so hard geklop dat dit gevoel het asof dit uit haar mond sou spring. Die vrou het haar voorkop gefrons, asof die vraag te kompleks was. Naam? Ek. Mense noem my Tant Sannie. Maar is dit nie die regte naam nie? Ek kan nie my naam reg onthou nie, kleintjie. My kop werk nie soos voorheen nie. Sophia het die vrou se gesig aandagtiger bekyk. Onder die vuilheid en die merke van die tyd, was daar iets bekend in daardie oë. Iets wat haar laat dink het aan Sondagoggende toe hulle tuisgebakte brood gemaak het, aan stories voor slaaptyd, aan die reuk van lavendel. Ouma, het sy gefluister, haar stem bewe. Ouma Helose. Die vrou het haar kop geskud, verward. Ek is jammer, liewe. Ek ken geen Helose nie. Maar Sophia kon nie verkeerd wees nie. Impulsief het sy die ou vrou omhels, wat styf geword het van verrassing voordat sy effens ontspan het. Ek gaan my pa haal, het Sophia vasberade gesê. Hy sal u herken, ek is seker. Sophia het teruggehardloop na die saal en kelners en gaste in haar desperate haas gestamp. Sy het Eduard gevind in 'n belangrike gesprek met 'n groep bestuurders, Christine aan sy sy. Papa, het Sophia uitgeroep en die gesprek onderbreek. Papa, ek moet hê jy moet nou saam met my kom. Eduard het sy voorkop gefrons, sigbaar geïrriteerd deur die onderbreking. Sophia, ek is besig. Wat dit ook al is, dit kan wag. Nee, dit kan nie, het die meisie aangedring en hom aan die arm getrek. Ek het ouma Helose gekry. Sy is buite. 'n ongemaklike stilte het oor die groep gehang. Christine was die eerste wat gereageer het en haar hand op Sophia se skouer geplaas het. Liewe, ons weet jy mis jou ouma, maar... Nee. Sophia het haar stiefma se hand weggestoot. Dit is sy. Sy dra die halssnoer wat ek gemaak het, die een wat ons saam met haar foto begrawe het. Eduard het bekommerde blikke met die ander sakemanne uitgeruil. Ek is jammer, ek sal gaan kyk wat aangaan, het hy gesê voordat hy saam met Sophia weggestap het. Dogter, jy moet hiermee ophou, het hy gefluister toe hulle ver van die ander was. Jou ouma het meer as 'n jaar gelede verdwyn. Ons het al daaroor gepraat. Maar sy is buite, het Sophia aangedring met trane in haar oë. Asseblief, papa, kom kyk net. Christine het nader gekom, haar gesig 'n masker van bestudeerde bekommernis. Eduard, laat ek dit hanteer. Jy het belangrike gaste. Nee, het Sophia uitgeroep. Papa moet kom. Eduard het gesig toe hy sien dat sy dogter nie sou toegee nie. Goed, kom ons gaan kyk vinnig. Maar daarna kom jy terug na die partytjie en gedra jou, verstaan. Sophia het geknik en haar pa aan die hand na die uitgang getrek. Christine het hulle noukeurig gevolg, haar gesig gespanne. Toe hulle by die afdak aankom, het Sophia verward gestop. Die ou vrou was nie meer daar nie. Sy was net hier, het sy uitgeroep en freneties rondgekyk. Ek sweer. Sophia, genoeg van hierdie storie, het Eduard gesê, sy geduld was op. Maar sy het ouma se halssnoer gedra. Die een wat ek vir haar gemaak het. Een van die mense wat onder die afdak geskuil het nader gekom. Die mevrou wat hier was. Sy vertrek toe sy julle sien aankom. Sy het daardie kant toe gegaan, het hy na die donker straat gewys. Ons moet haar vind, het Sophia uitgeroep. Ons gaan nie nou in die straat na onbekende soek nie, het Eduard verklaar. Jy het waarskynlik die halssnoer met 'n ander een verwar. Ek het nie verwar nie. Dit was ouma se halssnoer. Ek sou dit enige plek herken. Christine het haar hand op Eduard se skouer geplaas.
Liewe, ek dink Sophia het rus nodig. Al hierdie opwinding. Ek kan haar huis toe neem. Sophia het na haar stiefma gekyk en iets vreemds in haar uitdrukking opgemerk. Dit was nie bekommernis nie, dit het meer gelyk na vrees. Nee, ek wil nie huis toe gaan nie, het Sophia geprotesteer. Ek wil ouma vind. Sophia. Eduard het sy stem verhef en die aandag van 'n paar gaste naby die ingang getrek. Genoeg. Jy maak ons skaam. Trane het oor die meisie se gesig gestroom. In 'n daad van desperaatheid het sy 'n wynkeltjie van 'n kelner se skinkbord geneem wat verbygegaan het en die inhoud oor haar pa se vlekkelose baadjie gegooi. Sophia het Eduard geskok uitgeroep. Nou moet jy na my luister, het die meisie geskree. Dit is ouma. Sy leef. Eduard se gesig het van woede en skaamte gekrimp. Christine het vinnig ingegryp en haarself tussen pa en dogter geplaas. Ek sal haar dadelik huis toe neem, het sy gesê en Sophia aan die arm gegryp. Nee. Papa, asseblief, het Sophia gesmeek terwyl sy weggesleep is. Dit is ouma. Jy moet my glo. Maar Eduard het reeds na die gaste gedraai en om verskoning gevra vir sy dogter se gedrag. Sophia is feitelik na die motor gedra waar Tiaan, die nuwe bestuurder wat Christine aangestel het, gewag het. Neem ons huis toe, Tiaan, het Christine beveel en Sophia op die agtersitplek ingedruk. Die partytjie is vir ons verby. Tydens die rit het Sophia by die venster uitgekyk, haar visie was vaag van trane. Sy was absoluut seker dat daardie vrou haar ouma Helose was. Hoe kon sy die halsnoer verduidelik? En hoekom het die vrou gevlug toe sy sien Sophia bring haar pa? Toe hulle by die herehuis in Constantia aankom, het Christine beveel dat Sophia direk na haar kamer moes gaan. Die meisie het gehoorsaam, maar haar gedagtes het teen 1000 myl per uur gewerk. Daar was iets baie vreemds aan die gang en sy was vasberade om uit te vind wat dit was. Haar ouma het immers altyd gesê dat die waarheid, hoe moeilik dit ook al was, die mag het om te genees. En as Helose gelewe het, sou Sophia alles doen om haar weer te vind. Op haar bed het die meisie geestelik die gebeure herhaal wat die verdwyning van haar ouma vooraf gegaan het. Alles het 2 jaar gelede begin verander toe haar pa Christine ontmoet het. Die herinnering aan daardie dag in die Kirstenbosch Botaniese tuin was lewendig in haar gedagtes, 'n plan wat sy en haar ouma beraam het om Eduard uit sy afsondering te kry na die vertrek van sy vrou Helene, Sophia se ma, wat na Europa gereis het en nooit teruggekeer het nie, en 'n verwoeste man en 'n kleindogter agtergelaat het. Wat net 'n wandeling moes wees om Eduard op te beer, het die begin van 'n nuwe en ontstellende fase in hul lewens geword. Sophia het haar oë gesluit en die herinneringe van daardie deurslaggewende dag haar gedagtes laat oorstroom. 2 jaar tevore het die Kirstenbosch Botaniese tuin in lenteklere geskitter. Helose van der Merwe het haar seun Eduard op 'n bank dopgehou, verdiep in sy selfoon, en op 'n Sondag 'n posse beantwoord. Sy gesig, voorheen vrolik en vol lewe, het nou 'n permanente uitdrukking van moegheid gedra sedert Helene, sy vrou, na Europa vertrek het en besluit het om nie terug te keer nie, en 'n verwoeste man en 'n kleindogter agtergelaat het. Hy het nie eers daardie aras opgemerk nie, het Helose vir haar kleindogter Sophia gefluister, wat met 'n papierbootjie aan die rand van die dam gespeel het. Jou pa het vroeër graag voels gekyk toe hy 'n kind was. Sophia, toe 8 jaar oud, het haar slim oogies na haar ouma opgekyk. Kom ons laat hom sien, ouma. Ek het 'n idee. Die klein sameswering tussen ouma en kleindogter was eenvoudig. Sophia sou haar bootjie per ongeluk te ver in die dam gooi, Eduard sou moes help, en sou so gedwing word om vir 'n paar oomblikke van sy werk af te skakel. Die plan het perfek gewerk en terwyl pa en dogter die bootjie met 'n lang tak teruggekry het 'n elegante vrou Helose genader. Verskoon my, kan mevrou my asseblief help, het sy met 'n skitterende glimlag gevra. Ek is 'n toerist en probeer die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum vind. Christine Alvarez het alles gehad om aandag te trek, swart hare perfek gerangskik, diskrete, maar dierontwerpersklere en 'n teenwoordigheid wat die omgewing om haar gelyk het te verlig. Toe Eduard met Sophia terugkeer, is hy aan die verlore toerist voorgestel en Helose kon nie help om op te merk hoe haar seun se oë 'n glans gekry het wat sy lanklaas gesien het nie. Ek sal graag die museum persoonlik wil wys, het Eduard aangebied, tot Helose en Sophia se verbasing. Ek ken die permanente versameling goed. Wat 'n eenvoudige besoek aan die museum moes wees, het verander in 'n lang middagete by die parkrestaurant. Sophia het met 'n mengsel van nuuskierigheid en wantroue dopgehou terwyl Christine vir al haar pa se grappies gelag het,
haar arm liggies aangeraak het tydens die gesprek en byna oordrewe belangstelling getoon het in sy stories oor die sakewêreld. Is dit nie ongelooflik nie, het Eduard aan Aloise gesê toe hulle uiteindelik daardie aand huis toe teruggekeer het, nadat hulle kontakte met Christine uitgeruil het. Sy het ook onlangs iemand verloor, haar man het 'n ernstige probleem gehad. Ons is verbind deur dieselfde pyn. Aloise het net geglimlag en probeer om die ongemaklike gevoel wat in haar bors gegroei het, te ignoreer. As 'n afgetrede verpleegster na dekades se werk met mense, het sy 'n soort sesde sintuig ontwikkel om valsheid te identifiseer. En daar was iets aan Christine wat eenvoudig nie autentiek gelyk het nie. Miskien moet ons haar volgende week vir aandete nooi, het Eduard voorgestel, reeds heeltemal betower. Die volgende weke het vinnig verbygegaan. Die etes het gereeld geword, net soos die naweekuitstappies en die nagtelike oproepe. Binne minder as 'n maand het Eduard aangekondig dat hy verlief was. Binne 2 maande het Christine 'n verloofring met 'n diamant vertoon wat die Van der Merwe fortuin waardig was. Binne 3 maande het sy reeds na die herehuis in Constantia ingetrek. Aanvanklik was die veranderinge subtiel. Christine het klein aanpassings aan die huishoudelike roetine voorgestel, nuwe blommerangskikking hier, meubelstuk wat daar verskuif is. Maar kort na haar amptelike intrek het die transformasie radikaal geword. Ons moet hierdie huis opknap, liewe, het Christine tydens 'n ontbyt verklaar, terwyl sy deur 'n dekorasietydskrif geblaai het. Alles is so oudtyds. My ma het 'n groot deel van hierdie kamers versier, het Eduard huiwerig geantwoord. Presies daarom. Ons het 'n huis nodig wat ons toekoms weerspieël, nie die verlede nie, het sy aangedring met 'n glimlag wat enige weerstand ontwapen het. Aloise aan tafel het betekenisvolle blikke met Sophia uitgeruil. Die meisie het met haar graankosse gespeel en die kleurvolle vlokkies van die een kant van die bak na die ander gestoot. Ek hou nie daarvan as sy dinge verander nie, het Sophia later aan haar ouma toevertrou, terwyl hulle 2 koekies in die kombuis gebak het, 'n Saterdag-tradisie wat hulle godsdienstig gehandhaaf het. Dit lyk asof sy pappa uit ons huis wil uitvee. Aloise het gesig en haar kleindogter gehelp om die deeg in stervormpies te sny. Soms, liewe, moet nuwe mense hul grondgebied afbaken. Soos kykies wat aan die meubels krap. Sophia het gelag oor die vergelyking. So Christine is 'n kat wat aan ons huis krap. So wat so, het Aloise geglimlag, maar haar glimlag het verdwyn toe Christine se stem by die kombuisdeur opklink. Wat is hierdie gemors, het sy gevra, haar perfek getekende wenkbroue in afkering opgetrek. Ons het 'n kombuisspan om dit te doen, julle hoef nie so vuil te word nie. Dit is ons Saterdag-tradisie, het Aloise kalm verduidelik. Ons bak koekies saam sedert Sophia baie klein was. Christine het Sophia se bemeelde gesig en Aloise se bevlekte voorskoot bestudeer. Wel, miskien is dit tyd om nuwe tradisies te skep. Eduard en ek oorweeg om hierdie kombuis heeltemal te hernie. Dit sal ten volle geautomatiseer wees met die nuutste toestelle. Maar ek hou van ons kombuis, het Sophia geprotesteer. Liewe, jy is te jonk om te verstaan. Wanneer jy ouer is, sal jy 'n moderne en gesofistikeerde omgewing waardeer. Voordat Sophia kon antwoord, het Christine voortgegaan, terloops, ek het 'n wonderlike private internasionale skool vir jou gevind. Jou pa het reeds ingestem om die oorplasing volgende semester te doen. Maar ek hou van my skool, het Sophia uitgeroep en desperaat na haar ouma gekyk. Al my vriende is daar. Hierdie nuwe skool sal baie beter deure vir jou toekoms oopmaak, het Christine ferm geantwoord. Maak nou hierdie gemors skoon voordat enige besoekers aankom en dit sien. Toe Christine vertrek, het Sophia haar ouma styf omhels. Ouma, moenie dat sy alles verander nie. Aloise het haar kleindogter se hare gestreel en die gewig van bekommernis voel groei. Ek sal met jou pa praat, ek beloof. Maar om met Eduard te praat het al hoe moeiliker geword. Hy het heeltemal gehipnotiseer deur Christine gelyk en het ingestem met elke voorstel of besluit wat sy geneem het. Die huisopknapping het vinnig begin en daarmee saam het die eerste groot verandering gekom wat Aloise diep ontstel het, die afdanking van Jannie, die gesin se bestuurder vir meer as 20 jaar. Jannie ken al ons geheime, maar het Eduard homself geregverdig toe Aloise hom gekonfronteer het. En Christine voel nie gemaklik met hom nie. Sy sê hy kyk vreemd na haar. Jannie het ons dekades lank getrou gedien, het Aloise geprotesteer. Hy het jou skool toegeneem, universiteit toe, na die hospitaal toe Sophia gebore is. Dit is reeds besluit. Ek het hom 'n uitstekende vergoeding gegee.
In Jannie se plek het Tiaan gekom, 'n jong en atletiese man met onberispelike verwysings wat Christine persoonlik geverifieer het. Helose het iets bekend opgemerk in die manier waarop hy en Christine met mekaar omgegaan het, 'n subtiele intimiteit, byna onmerkbaar, maar wat haar jare se ervaring met mense nie ongemerk laat verbygaan het nie. Die veranderinge het vinnig voortgegaan. Die huishoudster wat in die herehuis gewerk het, selfs voor Eduard se geboorte, is vervang deur 'n Nors vrou wat deur Christine aangestel is. Die tuinier wat elke plant by die naam geken het, het plek gemaak vir 'n landskapfirma wat die tuin in iets verander het wat uit 'n tydskrif gelyk het, maar sonder siel. Geleidelik is al die ou werknemers vervang deur nuwe mense, almal vreemd genoeg eerbiedig teenoor Christine. Die spanning het binne die huis gegroei. Sophia, altyd 'n vrolike en kommunikatiewe kind, het elke dag meer teruggetrokke geword. Sy het geweier om Christine 'n ma of enige liefdevolle variasie te noem, ten spyte van haar pa se verloofde se aandrang. Die klavierlesse waarvan sy gehou het, is gekanselleer omdat Christine die instrument lawaaierig gevind het. Haar sprokiesboeke is weggegee omdat dit te kinderagtig was vir 'n meisie van haar ouderdom. Op 'n herfsnamiddag, 6 maande na die eerste ontmoeting in die park, het Helose kamillethee in haar syte voorberei toe sy stemme uit die tuin gehoor het. Haar venster het uitgekyk op 'n klein gazebo wat gedeeltelik deur Jabuticaba bome versteek was. Aangedryf deur nuuskierigheid, het sy nader gekom en iets gesien wat haar bloed laat stol het, Christine in Tiaan se arms, besig om passievolle soene uit te ruil. "Ek is moeg daarvoor om voor te gee," het Christine gesê en haar vingers deur die bestuurder se hare gestreel. "Hierdie speletjie neem langer as wat ons beplan het." "Wees geduldig, my lief," het Tiaan geantwoord en haar gesig gestreel. "Ons is amper daar. Binnekort sal ons alles hê." "Hy is so naïef," het Christine gelag. "Hy dink ek is verlief. Hy weet skaars ek wil net sy maatskappy in die hande kry." "En die geld," het Tiaan aangevul en ook gelag. "Vir al die geld," het sy bevestig. "Maar daardie lastige ou vrou staan in die pad. Sy wantrou ons, ek is seker. En die meisie. Sy is net 'n kind. Nadat ons getroud is, sal ek haar na 'n kosskool in Switserland stuur. Ver van die oë, ver van die hart." Helose het teruggedeins, haar hart het gejaag. Wat sy van die begin af vermoed het, is bevestig. Christine was 'n bedrieër, slegs geïnteresseerd in Eduard se fortuin. Sy moes haar seun dadelik waarsku. Maar toe sy daardie aand met Eduard probeer praat het, was hy besonder entoesiasties. "Ma, ons het die huweliksdatum vasgestel," het hy stralend aangekondig. "Dit sal oor 3 maande wees, 'n intieme seremonie in ons tuin." "Eduard, ons moet oor Christine praat," het Helose versigtig begin. Ek weet," het hy onderbreek en verkeerdelik geïnterpreteer. "Jy dink dit is te vinnig. Maar as jy die regte persoon vind, hoekom wag? Dit is nie dit nie, seun. Daar is iets wat jy moet weet." "Wat moet ek weet?" Christine het by die sitkamerdeur verskyn, haar gesig 'n masker van soetheid. In haar hande het sy 'n skinkbord met tee gedra. "Ek het 'n teetjie vir ons almal gebring. Jou gunsteling, Helose, kamille met 'n tikkie heuning." Helose het 'n rilling oor haar ruggraat gevoel. Iets in Christine se blik het gesê dat sy presies geweet het wat die matriarg in die tuin gesien het. "Dankie, liewe," het sy haarself gedwing om te sê en die koppie aanvaar. "So, waaroor het julle gesels?" het Christine gevra en langs Eduard gaan sit en haar vingers met syne verstrengel. "Mamma sou my iets belangriks oor jou vertel," het Eduard geantwoord en met afwagting na sy ma gekyk. Christine het haar blik op Helose gevestig, 'n glimlag op haar lippe, maar haar oë koud soos ys. Ek wou net sê dat," het Helose gehuiwer en gevoel dat sy meer bewyse nodig het voordat sy so 'n ernstige beskuldiging sou maak. "Dat ek hoop julle kies die gaste goed. Ons wil nie vreemdelinge by ons familiefees hê nie." Christine se glimlag het weier geword. "Natuurlik nie. Slegs mense wat werklik saak maak, sal teenwoordig wees." Later daardie aand het Helose Sophia op die bed gevind, vasgehou aan 'n verslete teddybeer wat sy van haar ma gekry het voordat sy vertrek het. "Ouma, kan ek vanaand in jou kamer slaap?" het die meisie gevra, haar oë rooi van al die gehuil. "Natuurlik kan jy, my lief. Het iets gebeur?" Christine het gesê sy gaan Teddy weggooi omdat hy oud en vuil is. Helose het 'n golf van verontwaardiging gevoel. "Dit sal nie gebeur nie. Ek beloof." Vasgehou aan haar kleindogter in haar bed, het Helose 'n besluit geneem.
Die volgende oggend sou sy Eduard direk nader en alles vertel wat sy gesien en gehoor het, selfs al sou sy die risiko loop om soos 'n jaloerse en beheerderige skoonma te lyk. Haar seun se geluk en haar kleindogter se veiligheid was op die spel. Wat Heloise nie geweet het nie, was dat Christine reeds haar volgende stap voorberei het. In die teekoppie daardie aand, gemeng met die heuning, was die begin van 'n noukeurige plan om die enigste persoon stil te maak wat haar bedrogspel kon verhoed. Die volgende dag het Heloise wakker geword en vreemd duiselig en met 'n vae visie gevoel. Sy het die ongesteldheid toegeskryf aan 'n slegte nagrus en haar normale roetine gevolg. Tydens ontbyt, terwyl Eduard die koerant gelees het, het sy weer probeer. Seun, ek moet privaat met jou praat. Dit gaan oor Christine. Eduard het die koerant neergesit en sy voorkop gefrons. Wat van haar? Nie hier nie, het Heloise aangedring en opgemerk dat Sophia die gesprek aandagtig dopgehou het. In jou kantoor na ontbyt. Ek het vandag 'n vol program, ma. Kan dit vanaand wees? Voordat Heloise kon antwoord, het Christine die eetkamer binnegekom, stralend in 'n blou sy ensemble. Goeiemôre, familie. Eduard, onthou jy ons afspraak met die versierder? Ons moet oor 20 minute vertrek. Natuurlik, liewe, het hy geantwoord en die koerant gevou. Ek is jammer, maar ons sal daardie gesprek vir 'n ander keer moet los. Heloise het geknik, berus, maar vasberade. Sy sou wag vir die regte oomblik, wanneer sy met Eduard kon praat sonder Christine se teenwoordigheid. Intussen sou sy begin om konkrete bewyse van haar seun se verloofde se ware bedoelings te versamel. Wat sy nie geweet het nie, was dat haar geleentheid vinnig besig was om te sluit. Elke dag het Christine se invloed oor Eduard gegroei, en daarmee saam die gevaar vir almal wat dit sou waag om in haar pad te staan. In die weke daarna het Heloise subtiele veranderinge in haarself begin opmerk. Sy het vergeet waar sy voorwerpe gelos het in die middel van sinne verdwaal, en het soms moeilik gehad om die name van die blomme in haar tuin te onthou, iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Aanvanklik het sy hierdie versuim toegeskryf aan ouderdom en bekommernis oor die familiesituasie. Een oggend het sy Christine in haar kamer gevind, besig om medisynebottels op die nagtafeltjie te rangskik. Wat doen jy hier, het Heloise gevra, verras deur die indringing. Christine het soet geglimlag. Eduard het my gevra om jou met jou medikasie te help. Hy is bekommerd oor jou onlangse vergeetachtigheid. Ek neem nie medikasie nie, het Heloise geprotesteer. Net vitamiene. Die dokter het hierdie voorgeskryf om jou geheue te help, het Christine verduidelik en 'n boks met die logo van 'n bekende apteek gewys. Het Eduard jou nie vertel nie? Hy is baie bekommerd, weet jy, hy het gesê jy het die laaste tyd belangrike dinge vergeet. Heloise het haar voorkop gefrons. Sy kon geen onlangse doktersafspraak onthou nie, veel minder nuwe voorskrifte. Ek wil met my seun hieroor praat. Hy het vir 'n vergadering na Stellenbosch gegaan. Hy kom eers môre terug, het Christine ingelig. Kyk, ek weet ons het nie op die regte voet begin nie, maar ek wil help. My ma het ook geheueprobleme aan die einde van haar lewe gehad. Iets in die manier waarop Christine dit gesê het Heloise ongemaklik gemaak, maar sy kon nie presies identifiseer wat nie. Haar kop het in 'n digte misgil gelyk. Ek gaan 'n bietjie vars lug in die tuin kry, het Heloise besluit, en wou van Christine wegbeweeg en probeer om haar gedagtes skoon te maak. Natuurlik, maar moenie jou oggendmedisyne vergeet nie, het Christine aangedring en 'n witpil saam met 'n glas water aan haar oorhandig. Die dokter was baie nadruklik oor die belangrikheid van gereelde inname. Heloise het huiwerig, maar sonder energie om te argumenteer, die pil onder Christine se waaksame blik geneem. In die tuin het sy op haar gunstelingbank gaan sit en die oggendson op haar gesig voel. Iets was verkeerd, baie verkeerd. Sy moes met Eduard praat sodra hy terug was, maar eers moes sy haar gedagtes organiseer, wat al hoe meer verspreid gelyk het. Daardie middag het Sophia haar ouma op dieselfde bank gevind, oënskynlik aan die slaap. Sy het stilweg nader gekom, en wou haar nie wakker maak nie, maar het iets vreemds opgemerk. Heloise se oë was half oop, glasig, en sy het nie gereageer toe haar kleindogter haar hand aangeraak het nie. Ouma, het Sophia geskrik geroep. Ouma, gaan dit goed met u? Heloise het stadig geknip, asof sy uit die diep waters opkom. Sophia. Wat, waar is ek? In die tuin, ouma. Het u geslaap? Ek weet nie, het Heloise verward geantwoord. Hoe laat is dit? Byna etenstyd. Martie het my gestuur om u te roep.
Halose het haar voorkop gefrons. Wie is Martie? Sophia het 'n koue rilling oor haar ruggraat gevoel. Ons nuwe kok, ouma. Die een wat Christine verlede maand aangestel het. Ag ja, natuurlik, het Halose geantwoord, maar haar blik het verlore gebly. Help my op, liewe. My bene is 'n bietjie gevoelloos. Tydens die aandete het Eduard, wat vroeër van die reis teruggekeer het, sy ma met kommer dopgehou. Halose het die vir 2 keer laat val en sout in die koffie gesit in plaas van suiker. Ma, het hy uiteindelik gesê, ek dink ons moet nog 'n afspraak met Remeier maak. Wie, het Halose gevra? Die neuroloog wat ons verlede week besoek het Eduard geantwoord en bekommerde blikke met Christine uitgeruil. Onthou jy nie? Ek het geen neuroloog besoek nie, het Halose geprotesteer. Christine het dramaties gesig. Sien jy, Eduard? Dit is waarvan ek praat. Die geheueverlies word erger. Ek het nie geheueverlies nie. Halose het op die tafel geslaan en almal laat skrik. Iets is verkeerd, en dit is nie met my kop nie. Mama, asseblief, kalmeer, het Eduard gevra en sy hand op hare geplaas. Ons is almal bekommerd oor jou. Veral weens Sophia, het Christine bygevoeg, met 'n soet stem. Dit is nie gesond vir 'n kind om haar ouma in hierdie toestand te sien nie. Sophia, wat die toneel met wye oë dopgehou het onderbreek, is ouma siek. Nee, liewe, ek is nie, het Halose verseker, maar haar stem het minder ferm geklink as wat sy wou. Jou ouma het 'n paar geheueprobleme, het Eduard verduidelik. Maar ons sal daarvoor sorg, ek beloof. Daardie aand het Halose haarself in haar kamer toegesluit en die pille wat Christine haar gegee het, in 'n sakdoek uitgegooi. Sy moes uitvind wat daardie pille was. Sy het jare lank as 'n verpleegster gewerk en het die meeste algemene medisyne goed geken, maar daardie wit pille het nie gelyk soos enige geheue-medisyne wat sy geken het nie. Met bewende hande het sy die telefoon geneem om haar ou kollega, Clara Marais, een van die min vriende met wie sy nog gereeld kontak gehad het, te bel. Maar tot haar verbasing was die telefoon stil. Sy het haar selfoon probeer, sonder sukses, dit was pap, en vreemd genoeg kon sy nie die laaier vind nie. Soek jy dit? Christine se stem het by die deur opgeklink. Sy het daar gestaan, die selfoonlaaier vasgehou, 'n onrusbarende glimlag op haar lippe. Christine, jy het my laat skrik, het Halose uitgeroep en vinnig die sakdoek met die medisyne weggesteek. Jammer, dit was nie my bedoeling nie, het Christine geantwoord en die kamer binnegekom sonder om genooi te word. Ek was bekommerd toe ek sien jy het nie jou aandmedisyne geneem nie. Die dokter was baie duidelik oor die belangrikheid daarvan om die behandeling streng te volg. Watter dokter presies? Want ek onthou geen konsultasie nie. Christine se glimlag het nie gewankel nie. Sien jy? Dit is presies die probleem. Jy was verlede maandag by Remeier. Eduard het jou geneem. Halose het 'n koue rilling gevoel. Het sy regtig belangrike dinge vergeet? Of is sy gemanipuleer? Die twyfel het haar vertroue begin ondermyn. Ek moet met my vriendin Clara praat, het sy gesê en haar hand uitgesteek na die laaier wat Christine vasgehou het. Clara Marais. Die dokter. Christine het gehuiwer voordat sy die laaier oorhandig het. Eduard het haar verlede week probeer bel om 'n tweede opinie te vra. Dit lyk asof sy in die Amazone reis op 'n humanitêre sending. Sy kom eers oor so 2 maande terug. Dit het geen sin gemaak nie. Clara het Halose net 3 dae tevore gebel en oor 'n middagete gepraat wat hulle vir die volgende week beplan het. Christine het Halose haarself regop gemaak en 'n bietjie van haar ou autoriteit herwin. Ek wil hê jy moet eerlik met my wees. Wat gaan in hierdie huis aan? Ek verstaan nie wat u bedoel nie, het Christine geantwoord, haar uitdrukking perfek onskuldig. Ek glo jy weet presies wat ek bedoel. Ek het jou en Tiaan in die gazebo gesien. Vir 'n fraksie van 'n sekonde het Christine se gesig alarm getoon, maar sy het vinnig haar kalmte herwin. Ag, jy verwar weer dinge. Tiaan is net ons bestuurder. Ek het julle saam gesien, het Halose aangedring. Soen. Ek het jou gesprek gehoor oor die misleiding van Eduard. Christine het 'n melodieuse laggie gegee. Sien jy? Dit is waarvan ons praat. Hierdie waanbeelde word al hoe erger. Eduard sal verpletter wees as hy weet jy versin stories oor my. Ek versin niks nie. Halose, het Christine nader gekom, haar stem skielik koud, dink mooi oor wat jy doen. Wie dink jy sal Eduard glo?
Sy jong en toegewyde verloofde of sy bejaarde ma met al hoe meer gereelde geheueverlies. Voordat Halose kon antwoord, het hulle sagte klop aan die deur gehoor. Dit was Sophia in haar eenhoring pyjama wat angstig na haar ouma gekyk het. "Ouma, kan ek vanaand by u slaap?" het die meisie gevra. "Ek het 'n nagmerrie gehad." Christine het vinnig ingegryp. "Sophia, jou ouma het rus nodig. Gaan terug na jou kamer." "Maar ek wil by ouma bly," het Sophia aangedring en aan Halose se arm vasgeklou. "Sy kan bly," het Halose bevestig en Christine met haar blik uitgedaag. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof Christine sou protesteer, maar sy het net gespanne geglimlag. "Goed, maar moenie vergeet om jou medisyne te neem nie," het sy gesê en 'n glas water en 'n pil op die nagtafeltjie geplaas. "Goeie nag vir julle twee." Toe die deur toe gaan, het Sophia vir haar ouma gefluister, "Ouma, ek hou nie van die medisyne wat sy vir u gee nie." "Hoekom, liewe?" "Want u is anders daarna. Asof u ver is, selfs al is u hier." Halose het haar kleindogter styf omhels. "Sophia, ek moet hê jy moet my help. Iets vreemds gebeur en ek moet uitvind wat dit is." "Christine is sleg," het Sophia met die direkte eenvoud van kinders gesê. "Sy gee voor sy is gaaf as pappa naby is, maar sy is sleg as hy nie kyk nie." "Het jy iets gesien, liewe?" Sophia uitgehuiwer. "Sy en Tiaan. In die motor een keer, toe hy my by die skool kom haal het. Hulle het my nie op die agtersitplek gesien nie, want ek het gelê. Hulle het gesoen en sy het gesê ons sou binnekort soveel geld hê dat ons 'n eiland kon koop." Halose het haar hart vol jaag. Sy het nie dinge verbeel nie. "Sophia, dit is baie belangrik. Het jy vir jou pa vertel?" Die meisie het haar blik laat sak. "Ek het probeer. Maar Christine is altyd naby en toe ek alleen met hom kon praat, het hy gesê ek versin stories omdat ek jaloers op haar was. Dit was tipies. Eduard was altyd hardkoppig, veral as hy verlief was. Helene, sy eksvrou, het juis weens hierdie hardkoppigheid vertrek. Hy het geweier om die probleme in die huwelik te erken totdat dit te laat was. "Sophia, kom ons maak 'n ooreenkoms," het Halose voorgestel. "Van nou af is ons ondersoekers. Ons sal uitvind wat Christine beplan en bewyse kry om vir jou pa te wys." Die meisie se oë het geglinster. "So speurders." "Presies. En ons eerste stap is om uit te vind wat in daardie medisyne is." Halose het opgestaan en na die klein lesenaar in haar kamer gegaan, waar sy 'n ou juwelierskas gehou het. Uit 'n geheime kompartement het sy 'n klein leë flessie gehaal. "Ek sal een van die pille hier bære," het sy verduidelik. "Môre, wanneer jou pa gaan werk, sal ek tant Sina vra om ons na Derpaal se apteek te neem. Hy is my jarelange vriend en kan analiseer wat dit is." "Maar tant Sina werk nie meer hier nie," het Sophia hartseer onthou. Christine het haar verlede maand afgedank. "Dit is waar," het Halose gesig en haarself vir 'n oomblik verslaan gevoel. Al die betroubare werknemers is vervang deur mense wat lojaal aan Christine was. Dan sal ons meer kreatief moet wees. Daardie aand het Halose voorgegee om die medisyne voor Sophia te neem, maar het dit in werklikheid in die flessie gebêre en weggesteek. Nadat sy haar kleindogter aan die slaap gesit het, het sy ure lank wakker gebly en haar volgende stap beplan. Die dringendheid was groot, die siviele huwelik was slegs 2 weke later geskeduleer, en sodra Eduard daardie papiere onderteken het, sou Christine toegang hê tot 'n aansienlike deel van sy fortuin. Die volgende oggend het Halose wakker geword en vreemd meer helder gevoel. Sy het besef dat, sonder die geheimsinnige medisyne, haar gedagtes duideliker was. Dit het haar vermoedens bevestig. Christine was haar doelbewus aan die drogeer om haar geestelik onstabiel te laat lyk. Halose het benut dat Eduard daardie Saterdagoggend tuis was en besluit om 'n laaste poging aan te wend om hom te waarsku. "Eduard, seun, kan ons privaat praat?" het sy gevra en hom in die biblioteek gevind. Hy het sy oë van die dokumente wat hy nagegaan het, opgelig. "Natuurlik, ma, voel jy vandag beter?" "Eintlik wel," het sy geantwoord en voor hom gaan sit. "En dit is waaroor ek wil praat. Ek glo ek word vergiftig." Eduard het sy oë groot gemaak. "Wat? Ma, dit is absurd. Asseblief, luister na my voordat jy oordeel," het Halose gesmeek. "Die medisyne wat Christine my gegee het, is nie vir geheue nie. Dit maak my verward, gedesoriënteerd. Ma, hierdie medisyne is deur Dermeyer, een van die beste neuroloë in die land, voorgeskryf. Het jy die voorskrif gesien?"
Het jy persoonlik met hierdie dokter gepraat? Eduard het gehuiwer. Christine het vir alles gesorg. Sy het meer vrye tyd en het aangebied om met jou gesondheid te help. Presies. Sy beheer alles, die dokters, die medisyne, selfs wie hierdie huis binnekom en verlaat. Eduard het sy hand deur sy hare gevee, sigbaar ontstel. Maar, ek verstaan dat dit moeilik is om hulp op jou ouderdom te aanvaar, maar dit gaan nie oor die aanvaarding van hulp nie, het Helose gefrustreerd onderbreek. Dit gaan oor jou verloofde wat ons mislei. Sy is nie lief vir jou nie, Eduard. Sy is slegs in jou geld geïnteresseerd. Genoeg. Eduard het opgestaan, sy gesig rooi. Ek gaan nie hier bly en luister hoe jy die vrou beledig vir wie ek lief is nie. Eduard, asseblief, Helose het ook opgestaan en haar seun se arm vasgehou. Ondersoek ten minste die medisyne. Vra 'n dokter wat jy vertrou wat hierdie pille is. Iets in sy ma se opregtheid het Eduard laat huiwer. Vir 'n kort oomblik het Helose twyfel in sy oë gesien. Maar toe gaan die biblioteekdeur oop en Christine het ingekom, stralend soos altyd. Ag, hier is julle twee. Ek het oral gesoek, het sy gesê en nader gekom om Eduard op die wang te soen. Toe sy die spanning in die lug opmerk, het sy bygevoeg, het ek iets onderbreek. Mamma is bekommerd oor die medisyne, het Eduard verduidelik, steeds ontstel. Ag, ek verstaan, het Christine geantwoord, met 'n blik van valse deernis vir Helose. Dit is algemeen vir pasiënte met kognitiewe probleme om behandeling te weerstaan. Die dokter het ons daarvan gewaarsku. Ek het geen kognitiewe probleme nie, het Helose geprotesteer. Natuurlik nie, liewe, het Christine ingestem, op 'n toon wat 'n mens met klein kinders gebruik. Maar ons almal het soms hulp nodig. Eduard het sy horlosie nagegaan. Ek moet hierdie dokumente voltooi voor die vergadering met die Chinese beleggers môre. Ek sal jou help, het Christine dadelik aangebied. Hoekom gaan rus jy nie 'n bietjie nie, Helose? Jy lyk moeg. Tydelik verslaan, het Helose die biblioteek verlaat. In die gang het sy Sophia gevind, wat duidelik na die gesprek geluister het. Hy het jou nie geglo nie, het die meisie hartseer opgemerk. Nog nie, het Helose vasberade geantwoord. Maar ons sal bewyse kry. Vandag nog. Sophia het plegtig geknik. Wat gaan ons doen, ouma? Ons moet een van hierdie pille laat analiseer, en dan moet ons bewyse vind van Christine se verraad. Maar hoe gaan ons hier uitkom? Tiaan is nou die enigste bestuurder, en hy is aan haar kant. Helose het geglimlag. Onthou jy Jannie, ons ou bestuurder? Hy woon net 5 blokke hier vandaan. As ons by die hoofstraat kan uitkom, kan ons 'n taxi na sy huis neem. Ons kan deur die agterhek ontsnap, het Sophia voorgestel, opgewonde oor die plan. Die een wat na die systraat lei, naby die blommetjiesk. Presies. Jy is 'n wonderlike speurder, Sophia. Die plan was riskant, veral as in ag geneem word dat Christine oral in die huis gelyk het, maar dit was die enigste kans wat hulle gehad het. Hulle sou wag tot vroegmiddag, wanneer Eduard besig sou wees met sy videokonferensie en Christine gewoonlik haar skoonheidsoomlik in die tuisspa gehad het. Wat Helose nie geweet het nie, was dat haar tyd besig was om op te raak. Christine, wat besef het dat die matriarg helderder en meer vasberade geword het besluit om haar planne te versnel. Die siviele huwelik, oorspronklik vir 2 weke later geskeduleer, sou oor 2 dae vervroeg word, met die verskoning om die teenwoordigheid van die Chinese beleggers in die stad te benut. En vir Helose het die skurke veel meer permanente lot voorberei as net pille om haar te verwar. Die ontsnappingsplan is om 2 uur die middag in werking gestel. Soos verwag, was Eduard in sy kantoor toegesluit in 'n belangrike videokonferensie met die Chinese beleggers. Christine het haarself onttrek vir haar weeklikse skoonheidssessie, 'n ritueel wat gewoonlik minstens 3 uur geduur het. Dit was die perfekte geleentheid. Sophia, in haar rol as klein spioen, het die gang nagegaan voordat sy vir haar ouma 'n teken gegee het. Helose het haar kamer verlaat met slegs 'n klein handsak waarin sy die flessie met die geheimsinnige pil, 'n paar belangrike dokumente en 'n familiefoto gehou het. Die pad is oop, ouma, het Sophia gefluister en haar ouma se hand vasgehou. Die twee het die agtertrap afgestap, wat hoofsaaklik deur werknemers gebruik is, en deur die kombuisgang geloop. Martie, die nuwe kok, was besig om aandete voor te berei en het skaars opgemerk toe hulle vinnig by die sydeur verbygegaan het. Die agtertuin, voorheen 'n welige en wilde ruimte wat Helose met liefde gekweek het,
was nou 'n perfek simmetriese en karakterlose uitbreiding, tipies van dekorasietydskrifte. Dit het egter hul doel gedien. Daar was nie meer digte bosse waar werknemers kon wegkruip en dophou nie. Daar is die hek, het Sophia gewys en haar ouma na 'n klein diensuitgang getrek wat byna deur 'n klimplant versteek was. Heloise het haar hart vol jaag toe hulle die vryheid genader het. Alles het volgens plan verloop, miskien selfs te veel. Gaan julle iewers heen? Die stem het die twee laat stol. Hulle het stadig omgedraai en Tiaan gevind wat hul pad versper het, arms gekruis en 'n arrogante glimlag op sy gesig. Ons stap net 'n bietjie in die tuin, het Heloise geantwoord en probeer kalm bly. Met 'n handsak. En so haastig. Tiaan het nader gekom, intimiderend. Ek dink mevrou Christine sal van hierdie wandeling van u wil weet. Sophia, wat verrassende moed getoon het 'n tree vorentoe gegee. Laat ons verbygaan. Jy is nie in beheer hier nie. Tiaan het gelag, onaangename en koue klank. Klein Sophia, altyd so braaf. Maar dit werk nie so nie. Julle twee gaan nou terug in. Heloise het haarself beskermend voor haar kleindogter geplaas. Tiaan, asseblief. Ons wil net 'n vriend besoek. Ons sal oor 'n paar uur terug wees. Onmoontlik. Bevel van mevrou Christine, die matriarg mag nie die eiendom sonder begeleiding verlaat nie. Vir die eie veiligheid, natuurlik. Die sarkasme in sy stem was duidelik. Op daardie oomblik het Sophia 'n tuinslang opgemerk wat naby haar voete opgerol was. Met 'n vinnige beweging het sy op die punt getrap en hard getrek, wat Tiaan laat struikel en vir 'n oomblik sy balans laat verloor het. Hardloop, ouma, het sy geskree en Heloise aan die arm getrek. Die twee het na die hek gesnel. Heloise het die ouderdom op haar bene voel druk, maar desperaatheid het haar krag gegee. Sophia het eers die slot bereik, wat gelukkig nie gesluit was nie, en die hek oopgestoot. Hulle het die systraat uitgegaan net toe hulle Tiaan hoor herstel en agter hulle aan begin hardloop. Tachi, het Heloise geskree en freneties na 'n geel motor gewaai wat verbygegaan het. Deur 'n gelukskoot het die taxi gestop. Hulle het vinnig ingeklim en Heloise het Jannie se adres gegee terwyl sy by die agtervenster uitgekyk het. Tiaan het die straat bereik en hulle woedend dopgehou, reeds sy selfoon uitgehaal, ongetwyfeld om Christine te waarsku. Gaan dit goed met mevrou, het die taxi-bestuurder gevra en Heloise se vinnige asemhaling opgemerk. Ja, net 'n bietjie haastig, het sy geantwoord en probeer om haarself te herstel. Dit is baie belangrik dat ons vinnig daar aankom, asseblief. Tydens die rit, wat gelukkig kort was, het Sophia haar ouma se hand vasgehou. Hy sal vir Christine vertel. Ek weet, liewe. Daarom moet ons vinnig wees. Jannie se woning was in 'n stil straat in Rondebosch. Dit was 'n eenvoudige, goed versorgde huis met 'n klein tuin voor. Toe die taxi stop, het Heloise 'n golf van verligting gevoel toe sy Jannie se ou motor in die motorhuis sien parkeer, 'n teken dat hy tuis was. Hulle het die taxi betaal en na die deur gehaas. Heloise het die klokkie gelei en stilweg gebid dat die ou bestuurder werklik daar sou wees. Na 'n paar angswekkende sekondes het die deur oopgegaan. Mevrou Heloise. Sophia. Jannie het sy oë groot gemaak, duidelik verras. Wat doen julle hier? Jannie, ons het u hulp nodig, het Heloise gesê, haar stem bewe. Kan ons inkom? Jannie het die dringendheid in sy ou werkgewer se stem opgemerk en hulle vinnig na binne gelei en die deur toegemaak. In die eenvoudige, maar gesellige sitkamer het Heloise gaan sit en probeer om haar gedagtes te orden. Sophia het langs haar bly staan, waaksaam soos 'n klein bewaker. Wat het gebeur, het Jannie bekommerd gevra. Mevrou is bleek. In 'n paar woorde het Heloise die situasie verduidelik, Christine se manipulasie, die geheimsinnige medisyne, die verraad met Tiaan, en hoe hulle feitelik in die herehuis gevange gehou is. Jannie het alles met 'n al hoe donkerder uitdrukking gehoor. Ek het daardie vrou altyd gewantrou, het hy uiteindelik gesê. Sy het na my gekyk asof ek gemors is. En die manier waarop sy my afgedank het, sonder om my eers behoorlik van die familie te laat afskeid neem. Ons het die hulp nodig, Jannie, het Heloise gesê en die flesie met die pil uit haar handsak gehaal. Eerstens moet ek dit na 'n laboratorium neem vir analise. Ek glo Christine is besig om my te vergiftig om my seniel te laat lyk. Ek ken 'n apteker wat kan help, het Jannie dadelik geantwoord. De Robert Ackerman, hy het gewerk in die hospitaal waar u oorlede man behandel is. Hy sal haar seker onthou. Ja, Robert Ackerman.
Uitstekende idee. En daarna het Jannie gevra. Ons het konkrete bewyse teen Christine nodig, het Aloise verduidelik. Iets wat Eduard nie kan ignoreer nie. Het u enige idee? Jannie het vir 'n oomblik nagedink. Haar selfoon. As ons toegang daartoe kon kry, sou ons waarskynlik boodskappe tussen haar en Tiaan vind. Maar hoe sou ons dit regkry, het Sophia gevra. Sy laat nooit haar selfoon ver weg nie. Miskien is dit nie nodig nie, het Jannie voorgestel. Jare lank het ek sekuriteitskameras op die eiendom geïnstalleer. Sommige van hulle op diskrete plekke wat net ek geken het, om die veiligheid van die familie te verseker. Ek twyfel of mevrou Christine van almal van hulle weet. Dink u dat enige van hierdie kameras iets kon opgeneem het? Dit is moontlik. Veral die een by die gazebo, dit was 'n gunsteling van meneer Eduard vir privaat afsprake toe hy jonger was. Ek het jare gelede 'n kamera daar geïnstalleer na 'n skrik met 'n indringer. Aloise het 'n vonk van hoop gevoel. Sophia het Christine en Tiaan in die motor sien soen, en ek het hulle gehoor beplan om Eduard se geld in die gazebo te neem. Dan het ons 'n kans, het Jannie afgesluit. Die sekuriteitstelsel stoor beelde vir 30 dae. As dit in daardie tydperk gebeur het, kan ons dit herwin. Maar hoe kry ons toegang tot die stelsel? U werk nie meer daar nie. Jannie het geglimlag vir die eerste keer sedert hulle aangekom het. Die hoofwagwoord was Sophia se geboortedatum gevolg deur meneer Eduard se verjaarsdag. Ek twyfel of hulle dit verander het. Mense verander selde wagwoorde vir komplekse stelsels. 'n Plan het begin vorm aanneem. Hulle sou eers na die laboratorium gaan om die pil te analiseer, en dan sou hulle 'n manier soek om die herehuis se kamerastelsel op afstand te bekom. Jannie het verduidelik dat daar 'n noodtoegang was wat hy gebruik het wanneer die familie gereis het. Hulle het die besonderhede bespreek toe Jannie se selfoon gelei het. Hy het met verbasing na die skerm gekyk. Dit is meneer Eduard, het hy gesê en die telefoon vir Aloise gewys. Antwoord en sit dit op luidspreker, het sy gevra en probeer om haar senuwees te beheer. Jannie het gehoorsaam. Hallo meneer Eduard? Jannie. Eduard se stem het gespanne geklink. Is my ma en my dogter by jou? Ek is met u ma en Sophia, ja, het Jannie eerlik geantwoord. Hulle het my kom besoek. Dank God. Eduard het verlig asemgehaal. Ons is almal bekommerd. Hulle het vertrek sonder om iemand in te lig. Aloise het 'n teken gegee om te praat. Eduard seun, ons is goed. Ons moet met jou praat, ver van Christine. Daar was 'n kort stilte op die lyn. Toe Eduard weer praat, was sy stem laer. Mamma, ek begin regtig bekommerd raak. Hierdie wisselvallige gedrag, om sonder kennisgewing te vertrek, Sophia saam met jou te neem. Dit is nie wisselvallige gedrag nie, het Aloise uitgeroep. Ek probeer ons familie beskerm. Waarvan, ma? Van Christine, wat net vir jou gesorg het en besorg was oor jou welstand. Sophia het die telefoon geneem. Papa, ouma praat die waarheid. Christine is sleg. Sy en Tiaan gaan in die geheim uit en wil jou geld steel. Nog 'n stilte, langer hierdie keer. Sophia, wie het hierdie idees in jou kop gesit, dogter? Niemand. Ek het hulle in die motor sien soen. Dit is absurd, het Eduard geantwoord, sy stem nou fermer. Sophia, jy laat jou verbeelding jou te verlei. En mamma, moedig jy hierdie fantasie aan? Dit is onverantwoordelik. Aloise het gevoel asof sy 'n klap kry. Eduard, asseblief, luister na ons. Nee, genoeg van hierdie beskuldigings, het hy onderbreek. Jannie, bring asseblief my ma en my dogter nou huis toe. Ek is baie teleurgestel dat jy hieraan deelneem. Meneer Eduard, het Jannie probeer argumenteer, miskien moet jy luister na wat hulle te sê het. U ma lyk regtig bekommerd en... Jannie, jy is nie meer deel van hierdie familie nie. As jy nie my ma en my dogter binne die volgende 2 uur huis toe bring nie, sal ek die polisie bel. Ek is ernstig. Die oproep is abrupt beëindig wat die 3 in geskokte stilte gelaat het. Hy sal nie na ons luister nie, het Aloise uiteindelik gesê, haar stem verslaan. Nog nie, het Jannie gekorrigeer. Maar hy sal, wanneer ons bewyse het. Kom ons gaan nou laboratorium toe. De Robert Ackerman het hulle in sy private laboratorium ontvang met die tipiese hoflikheid van iemand wat die Van der Merwe familie dekades lank geken het.
Toe Heloise die situasie verduidelik en slegs die mees sensasionele besonderhede weggelaat het, was die apteker sigbaar ontsteld. Ek sal dit dadelik analiseer, mevrou Heloise, het hy verseker en die pil versigtig geneem. Dit sal vinnig wees, ek het kromatografie toerusting hier. Terwyl hulle gewag het, het Sophia haarself vermaak met 'n akwarium in die hoek van die wagkamer en Heloise en Jannie het bespreek hoe om voort te gaan. As die pil iets verdag bevat, is dit reeds genoegsame bewys, het Jannie aangevoer. Nie vir Eduard nie, het Heloise hartseer geantwoord. Hy sal sê ek is verward, dat ek my medisyne verruil het, of enige ander verduideliking wat Christine versin. Ons het iets nodig wat haar bedoelings duidelik toon. Die kameras, het Jannie ingestem. Ons moet nog vandag toegang daartoe kry. Na byna 'n uur het Robert teruggekom met 'n ernstige uitdrukking. Mevrou Heloise, hierdie pil is geen geheimedisyne nie. Dit bevat 'n kombinasie van hoë dosis benzodiazepine en 'n ander stof wat 'n anticholinergikum blyk te wees. In Afrikaans, Robert, het Heloise gevra, hoewel sy reeds die antwoord vermoed het. Dit is stowwe wat verwarring, slaperigheid, geheueprobleme veroorsaak en in deurlopende dosisse soos die wat u blykbaar ontvang, kan dit selfs hallusinasies en tydelike psigotiese toestande veroorsaak. Dit is gevaarlik, veral vir iemand van u ouderdom. Heloise het 'n mengsel van verligting gevoel vir die bevestiging van haar vermoedens en afgryse vir Christine se vermetelheid. Ek het 'n verslag nodig, Robert. Iets wat ons aan die owerhede kan wys indien nodig. Ek reël dit reeds. Maar mevrou Heloise, as iemand dit doelbewus aan u toedien, is dit 'n polisieaangeleentheid. Eers moet ons my seun oortuig, het sy geantwoord. Daarna dink ons aan die polisie. Hulle het die laboratorium verlaat met die voorlopige verslag in Heloise se handsak. Die volgende stap was om toegang tot die herehuis se kameras te kry, en daarvoor sou hulle 'n rekenaar met internet nodig hê. Kom ons gaan na my woonstel, het Robert voorgestel. Ek het 'n kantoor met alles wat julle nodig het, en daar sal julle veilig wees terwyl julle dit oplos. Op pad na die apteker se woonstel het Heloise die horlosie nagegaan. Byna 2 uur het reeds verloop sedert Eduard se oproep. Hy was waarskynlik reeds op die punt om die polisie te bel, wat die situasie nog meer sou bemoeilik. Ek moet hom bel, het sy besluit. Sê ons is op pad terug, maar ons het nog 'n bietjie tyd nodig. Met Jannie se selfoon het Heloise haar seun se nommer geskakel. Eduard het by die eerste leitoon geantwoord. Jannie, waar is julle? Eduard, dit is jou ma, ons is goed en sal vandag huis toe kom, maar ons moet eers iets belangriks oplos. Ma, genoeg van hierdie waansin. Christine is verpletter, sy dink jy haat haar. Sophia mis skool. Dit moet nou eindig. Seun, ons het bewyse gevind. Die medisyne wat Christine my gegee het, is nie vir geheue nie, dit is dwelms om my verward te maak, miskien selfs om my uit die weg te ruim. Ek het 'n farmaseutiese verslag wat dit bewys. Daar was 'n lang stilte aan die ander kant van die lyn. Toe Eduard weer praat, was sy stem beheerst, asof hy met 'n kind praat. Mamma, het jy jou medisyne na 'n onbekende apteker geneem? Sonder mediese konteks. Dit het geen geldigheid nie. Robert Ackerman is nie 'n onbekende nie. Hy het jare lank vir jou pa gesorg. Selfs so, sonder 'n geskiedenis van jou behandeling, sonder jou volledige mediese leer, is enige analise nutteloos. Asseblief, kom nou huis toe. Ek oorweeg dit om die polisie te bel, nie uit woede nie, maar uit kommer. Ek is bang dat jy nie in staat is om vir jouself te sorg nie, wat nog te sê van Sophia. Die verskuilde bedreiging was duidelik, as hulle nie terugkom nie, sou Eduard sy mag en invloed kon gebruik om Heloise se geestelike gesondheid en selfs haar vermoë om naby haar kleindogter te wees, te bevraagteken. Ons sal oor 'n paar uur tuis wees, het Heloise toegegee, haar hart swaar. Maar Eduard, asseblief, beloof dat jy na my sal luister wanneer ons aankom. Sonder Christine in die omtrek. Ons sal sien, was die koue antwoord voordat hy die telefoon neergesit het. In de Robert se woonstel het Jannie vinnig op die rekenaar gewerk en probeer om toegang tot die herehuis se sekuriteitstelsel te kry. Na 'n paar pogings het hy ingekom. Die wagwoord is nog dieselfde, het hy opgemerk met 'n klein oorwinnende glimlag. Kom ons kyk eers na die opnames van die gazebo. Deur die stelsel te navigeer, het Jannie die gazebo-kamera opgespoor en begin om die opnames terug te spoel. Ongelukkig was baie dae gemerk as geen opname het, iemand het die kamera in spesifieke tydperke gedeaktiveer.
Sy is slimmer as wat ons gedink het Helose gemompel. Sy moes die kameras ontdek het en dit op die kompromitterende oomblikke afgeskakel het. Miskien nie almal nie, het Jannie geantwoord, steeds op soek. 'n Kleiner kamera byna versteek, wat ek as rigsteen geïnstalleer het. Min mense het daarvan geweet. Na 'n paar minute se soektog het Jannie gevind wat hy gesoek het, 'n opname van 3 weke tevore, wat die gazebo vanuit 'n effens ander hoek wys. En daar was Christine en Tiaan presies soos Helose beskryf het, omhels, soene uitruil en intiem gesels. Hulle het die volume verhoog om die gesprek te probeer hoor. Die klankgehalte was nie perfek nie, maar voldoende om inkriminerende frases op te vang. Na die siviele huwelik sal die helfte van die maatskappy tegnies myne wees, het Christine gesê en haar vingers deur Tiaan se hare gestreel. Eduard is so naïef dat hy enige papier wat ek voor hom plaas, sal onderteken. En die ou vrou het Tiaan gevra. Sy word elke dag meer verward met die medisyne, het Christine gelag. Binnekort sal Eduard geen ander keuse hê as om haar in 'n ouetehuis op te neem nie. Of, as sy 'n probleem bly, kan ons 'n ongeluk reël. Helose het 'n koue rilling oor haar ruggraat gevoel toe sy dit hoor. Nie net haar geestelike gesondheid was op die spel nie, dit was haar lewe. Ons moet hierdie opname nou aflaai, het Jannie gesê en vinnig op die sleutelbord gewerk. En kopieë maak. En die motorkamera het Sophia gevra wat alles met wye oë dopgehou het. Die een wat hulle gesoen het toe Tiaan my by die skool kom haal het. Jy is reg, het Jannie uitgeroep. Die voertuigkameras is ook met die stelsel gesinkroniseer. Na nog 'n paar minute se soektog het hulle die opname gevind wat Sophia genoem het. Die beeld het Tiaan en Christine duidelik in 'n intieme oomblik gewys, terwyl Sophia op die agtersitplek geslaap het, of voorgegee het om te slaap. Dit is genoeg, het Helose verklaar. Ons sal kopieë van alles maak en dit vir Eduard neem. Hy sal die bewyse van sy eie oë nie kan ontken nie. Terwyl Jannie die aflaai van die opnames voltooi het Helose se selfoon, wat Robert vriendelik herlaai het, gelei. Dit was 'n teksboodskap van Eduard. Ek kom julle haal. Jannie het my die adres van Robert gegee. Ek sal oor 15 minute daar wees. Helose het die boodskap aan die ander gewys, verward. Jannie, het jy met Eduard gepraat? Nie sedert ons laaste oproep nie, het die bestuurder geantwoord, ewe verbaas. 'n Slegte voorgevoel het Helose oorval. Dit klink nie reg nie. Eduard sou nooit alleen kom nie, hy sou iemand stuur of. Op daardie oomblik het nog 'n boodskap aangekom, ek is saam met Christine. Sy wil vrede maak. Die alarm het in Helose se gedagtes gelei. 'n Valstrik. Christine het uitgevind waar ons is en hulle kom, nie om te praat nie, maar om ons met geweld te neem, voordat ons die bewyse vir Eduard kan wys. Wat doen ons, het Sophia gevra en aan haar ouma se arm vasgeklou. De Robert, wat die hele gesprek gehoor het ingegryp, ek het 'n plaashuis in Somerset Wes. Julle kan soontoe gaan terwyl julle die volgende stappe besluit. Niemand sal weet waar julle is nie. Dit was 'n moeilike besluit. Om te vlug sou beteken om Eduard se vermoedens oor Helose se onstabiliteit te bevestig, maar om te bly kon gevaarlik wees, veral as Christine voorbereid sou kom om haar eens en vir altyd stil te maak. Kom ons gaan, het Helose uiteindelik besluit. Maar eers moet ons hierdie opnames aan iemand betroubaar stuur, as 'n veiligheidsmaatreël. Jannie het vinnig die leers na 'n bestuk gekopieer, en dit ook na sy eie e-pos gestuur. Reg, nou kan ons gaan. Terwyl hulle na Jannie se motor gehaas het, kon Helose nie ophou dink hoe vinnig alles buite beheer geraak het nie. Binne 'n paar uur het sy verander van 'n gerespekteerde matriarg van die Van der Merwe familie tot 'n voortvlugtige, agtervolg deur haar eie skoondogter en moontlik selfs deur haar eie seun. Maar een ding was seker, sy het nou bewyse gehad. En sy sou daardie bewyse gebruik om haar familie te red, ongeag die koste. Die pad na Somerset Wes het tussen berge kronkel wat met inheemse woud bedek was. Normaalweg sou Helose die skoonheid van die landskap waardeer het, die lewendige kleure van die skemer wat die lig in oranje en pink skuld, die koel bries wat deur die motorvensters ingewaai het. Maar op daardie oomblik was haar hart te swaar om enige skoonheid op te merk. Op die agtersitplek van Jannie se motor het Sophia geslaap, uitgeput na die dag van spanning. Die meisie se kop het op haar ouma se skoot gerus, wat haar hare afwesig gestreel het terwyl sy die pad dopgehou het. Dink jy ons word gevolg, het Helose gevra en die stilte wat byna al 4 geduur het, verbreek. Jannie het die trispeel vir die soveelste keer nagegaan.
Ek sien niemand vandag nie. Maar om seker te maak, het ek alternatiewe roetes gebruik. Dankie, Jannie. Ek weet nie wat ons sonder u sou gedoen het nie. Dit is die minste wat ek kan doen, mevrou Halose. Ek het die familie soveel jare gedien, julle is soos my eie familie. Halose het hartseer geglimlag. Eduard het 'n ernstige fout gemaak deur loyale werknemers soos Jannie af te dank en hulle te vervang met Menie wat deur Christine gekies is. Wat sal ons doen wanneer ons by die plaashuis aankom, het sy gevra. De Robert het gesê dit is 'n afgeleë plek met min huise naby. Ons sal daar veilig wees vir 'n paar dae, genoeg tyd om te besluit hoe om die bewyse aanminder. Eduard voort te lê. Hy moet nou woedend wees, het Halose opgemerk en haar seun se reaksie voorgestel toe hy ontdek dat sy, Sophia en Jannie nie meer in de Robert se woonstel was nie. Met alle respek, mevrou Halose, ek dink u veiligheid is belangriker as minder. Eduard se tydelike woede. Halose het geknik, wetende dat Jannie reg was. Christine se woorde in die opname het nog in haar gedagtes geklink, ons kan 'n ongeluk reël. Daardie vrou was gevaarlik, en nou het Halose bewyse daarvan gehad. Na nog 'n uur se reis het hulle uiteindelik by 'n grondpad aangekom wat na die plaashuis gelei het. Dit was 'n rustieke, maar bekoorlike gebou, versteek tussen welige bome, met 'n klein dam aan die agterkant. Onder ander omstandighede sou dit die perfekte plek wees vir 'n rustige naweek. Ouma, het ons aangekom, het Sophia gemompel en wakker geword. Ja, liewe. Dit sal ons wegkruipplek wees vir 'n paar dae. Sophia het haar oë gevryf en by die venster uitgekyk. Dit lyk soos die huis van die storie wat u my vertel het. Die een van die meisie wat in die woud verdwaal het en 'n magiese hit gevind het. Halose het geglimlag en haar kleindogter omhels. Selfs in krisistye kon Sophia magie vind in die wêreld om haar, 'n kosbare eienskap wat Halose gehoop het sy nooit sou verloor nie. Die huis was skoon en goed onderhou, met 2 eenvoudige slaapkamers, 'n toegeruste kombuis en 'n gesellige sitkamer met 'n kaggel. De Robert het duidelik gereeld gekom, want daar was basiese kruideniersware in die kaste en droë hout buite opgestapel. Jannie het die paar tasse gebring wat hulle in die haas kon voorberei. Ek gaan 'n draai op die eiendom maak, kyk of alles veilig is. Julle moet rus. Toe hulle alleen was, het Sophia gevra, sal pappa ons hier vind? Halose het gehuiwer. Nog nie, liewe. Eers moet ons hom die waarheid oor Christine laat verstaan. Wat as hy nie glo nie, selfs met die video's? Dit was 'n vraag wat Halose ook gekwel het. Hy sal glo. Jou pa is hardkoppig, maar hy is nie dom nie. Wanneer hy die bewyse sien, sal hy besef dat ons die waarheid gepraat het. Ek hoop dit is gou, het Sophia gesig. Ek mis pappa. Halose het haar kleindogter styf omhels. Ek ook, liewe. Ek ook. Na 'n eenvoudige aandete het Halose Sophia in een van die slaapkamers aan die slaap gesit en na die sitkamer gegaan, waar Jannie op sy skootrekenaar gewerk het. Ek wysig die video's om die belangrikste dele uit te lig, het hy verduidelik. Ek berei ook 'n dokument voor met alles wat ons oor Christine en haar optrede weet sedert sy in Mir. Eduard se lewe verskyn het. Uitstekende idee, het Halose goedgekeur. Hoe meer georganiseerd ons bewyse is, hoe moeiliker sal dit vir Eduard wees om dit te ignoreer. Mevrou Halose, het Jannie gehuiwer, het hy al gedink aan die moontlikheid om direk na die polisie te gaan. Halose het gesig en haar hande oor haar moe gesig gevee. Ja, ek het daaraan gedink. Maar Eduard het baie invloed, Jannie. As hy heeltemal deur Christine oorheers word, kan hy daardie invloed gebruik om dinge te bemoeilik. Ons moet hom eers oortuig. Ek verstaan. En hoe beplan u om dit te doen? Ek sal 'n brief skryf, het Halose besluit. 'n Persoonlike brief van ma tot seun, wat alles van die begin af verduidelik. Saam met die visuele bewyse sal dit hom dalk sy oë laat oopmaak. Jannie het geknik en die dame se vasberadenheid bewonder. As ek mag voorstel, kan ons alles deur iemand stuur wat minder. Eduard respekteer en wat geen verbintenis met Christine het nie. Karel Meyer het Halose uitgeroep. Eduard se oudste vennoot, wat hom sedert universiteit ken. Hy was altyd soos 'n oom vir Eduard en Christine kon hom nie wegdryf nie, want hy is noodsaaklik vir die besigheid. Perfek. Ek kan môre met hom kontak maak. Terwyl Jannie teruggegaan het om aan die video's te werk, het Halose papier en pen geneem en haar brief begin skryf.
Die woorde het uit haar hart gevloei, die vrees wat sy gevoel het toe sy Christine se bedoelings besef het, die frustrasie om nie gehoor te word nie, die desperaatheid toe sy gevoel het hoe haar gedagtes gemanipuleer word deur die valse medisyne. Sy het geskryf oor die liefde wat sy vir haar seun en kleindogter gevoel het, en hoe alles wat sy gedoen het, was om hulle te beskerm. Toe sy die brief voltooi het, het Heloise vreemd lig gevoel, asof sy 'n deel van haar las op die papier geplaas het. Nou kon sy net hoop dat Eduard haar woorde met 'n oop hart sou lees. Die volgende oggend het hulle wakker geword met die sang van voëls. Sophia, herstel van die stres van die vorige dag, het opgewonde die terrein rondom die huis verken, onder Jannie se waaksame oog. Heloise het ontbyt voorberei toe sy Jannie se selfoon hoor lui. Hy het geantwoord, kortliks gepraat en met 'n bekommerde uitdrukking neergesit. Dit was de Robert. Christine en Eduard het gisteraand na die polisie gegaan. Hulle het 'n klag van ontvoering ingedien. Ontvoering? Heloise het amper die koppie wat sy vasgehou het, laat val. Maar dit is absurd. Sophia is by haar ouma. Blykbaar het Christine Eduard oortuig dat mevrou nie geestelik in staat is om vir haarself te sorg nie, wat nog te sê van Sophia. En aangesien ons sonder toestemming vertrek het, my eie seun beskuldig my daarvan dat ek my kleindogter ontvoer het Heloise gemompel en verraai gevoel. Hoe ver het Christine hom gemanipuleer? De Robert het ook gesê ons moet vinnig optree. Die polisie soek na ons. Die situasie het op 'n manier geeskaleer wat Heloise nooit sou kon dink nie. Nou was hulle nie net voortvlugtiges in Eduard se oë nie, hulle was misdadigers in die oë van die wet. Ons moet dadelik met Karel praat, het sy besluit. Hy moet ons bewyse aan Eduard voorlê voordat dit te laat is. Jannie het Karel Meyer gebel en kortliks die situasie verduidelik. Tot Heloise se verligting was Karel bereid om te help. Hy het self bedenkinge oor Christine gehad, hoewel hy dit nooit openlik uitgespreek het uit respek vir Eduard nie. Hy sal ons oor 2 uur by 'n restaurant op die pad na Somerset Wes ontmoet, het Jannie na die oproep ingelig. Hy sê hy sal alleen kom en niemand vertel nie eers sy vrou nie. Dank God, het Heloise gesig. Ons moet alles voorberei, die brief, die video's, de Robert se verslag. Sophia, wat na die huis teruggekeer het en deel van die gesprek gehoor het haar ouma genader. Gaan ons vandag vir pappa sien? Nog nie, my lief. Maar ons is 'n stap nader daaraan om alles op te los. Terwyl hulle vir die ontmoeting met Karel voorberei het niemand van hulle die motor opgemerk wat diskreet 'n paar 100 meter van die eiendom afgeparkeer het, weggesteek tussen die bome nie. Binne-in het Tiaan die huis met 'n verkyker dopgehou en op sy selfoon gepraat. Ek het hulle gevind, het hy ingelig. Hulle is in die plaashuis van daardie dokter, soos ons vermoed het. Goed, het Christine aan die ander kant van die lyn geantwoord. Eduard is in 'n vergadering tot middag. Ons het 'n paar uur. Jy weet wat om te doen. En die meisie. Daar was 'n pouse. Laat haar bewusteloos, maar moenie haar seermaak nie. Ons het haar lewendig nodig. Eduard sou my nooit vergewe as iets met sy dogter gebeur nie. En die ou vrou. Sy het 'n tragiese ongeluk gehad toe sy met die kleindogter probeer vlug het. Jammer dat daar geen oorlewendes was nie. Tiaan het die telefoon neergesit en die handskoenkas oopgemaak, waaruit hy 'n klein pistool en 'n flessie met 'n deursigtige vloeistof gehaal het. Nou moes hy net wag vir die regte oomblik om op te tree. Binne die huis het Jannie die laaste hand aan die kopiering van die video's na 'n stuk gelê terwyl Heloise haar brief versigtig in 'n koevert geberg het. Sophia het 'n familiefoto geteken, sy, haar pa, haar ouma en selfs Jannie, met die frase "Ons is lief vir jou, pappa" in kleurvolle letters geskryf. Ek dink ons is gereed, het Heloise gesê en die horlosie nagegaan. Ons moet oor 3:30 vertrek om Karel op die afgesproke tyd te ontmoet. Jannie het geknik en sy skootrekenaar weggebêre. Ek sal die motor voorberei. Toe Jannie by die voordeur uitgegaan het Heloise na die slaapkamer gegaan om haar handsak te haal. Sophia het haar gevolg en haar tekening versigtig vasgehou om dit nie te krekel nie. Ouma, kyk by die venster. Daar is 'n man buite, het Sophia skielik uitgeroep en na die kant van die huis gewys. Heloise het vinnig na die venster gegaan en haar bloed het gevries. Dit was Tiaan, gebuk teen die muur van die huis, wat stilletjies na die agterdeur beweeg het. In sy hand, iets wat soos 'n wapen gelyk het. Sophia, bly laag, het Heloise in 'n dringende fluistering beveel. Ons moet Jannie waarsku. Gebuk, het hulle stilweg na die slaapkamer deur beweeg.
Hellose het deur die gang geloer, dit was leeg. Hulle kon Jannie buite hoor, waarskynlik besig om die motor voor te berei. Ons moet sonder geluid by die voordeur uit, het Hellose gefluister. Bly naby my. Hellose het Sophia se hand vasgehou en versigtig deur die gang beweeg. Toe hulle die sitkamer bereik, het hulle 'n geluid uit die kombuis gehoor. Tiaan het waarskynlik deur die agterkant ingekom. Hulle het vinniger gestap en die voordeur bereik. Hellose het dit versigtig oopgemaak om nie geluid te maak nie, en hulle het op die stoep uitgegaan. Jannie het met sy rug na hulle gestaan en iets aan die motorengine nagegaan. Jannie het Hellose stil, maar dringend geroep. Tiaan is hier. Hy het deur die kombuis ingekom. Jannie het vinnig omgedraai gealarmeerd. Klim nou in die motor. Die twee het na die voertuig gehardloop terwyl Jannie die enginekap toegemaak het. Hulle was 'n paar meter van die motor af toe die voordeur van die huis gewelddadig oopgegaan het en Tiaan verskyn het, wapen in die hand. Moenie beweeg nie, het hy geskree. Jannie het homself dadelik tussen Tiaan en die twee geplaas. Laat daardie wapen sak, Tiaan. Jy wil dit nie doen nie. Hou jou mond, ou man. Dit het niks met jou te doen nie. Ek wil net die dame en die meisie hê. Hoekom doen jy dit, het Hellose gevra, terwyl sy Sophia agter haar beskerm het. Wat het Christine jou beloof? Genoeg geld vir 'n nuwe lewe, ver hiervandaan, het Tiaan met 'n koue glimlag geantwoord. Kom nou saam met my sonder weerstand en niemand sal seer kry nie. Dit was 'n ooglopende leuen. Hellose kon in sy oë sien dat hy geen bedoeling gehad het om haar lewendig te laat nie. Sophia, het sy vir haar kleindogter gefluister, wanneer ek nou sê, hardloop agter daardie groot boom, verstaan. Die meisie het geknik, bewend van vrees. Genoeg gepraat, het Tiaan gesê en 'n tree vorentoe gegee. Kom nou saam met my of. Nou, het Hellose geskree en Sophia weggestoot. Terselfdertyd het Jannie teen Tiaan gevorder. Die twee mans het op die grond geval en om die wapen gestry. Hellose het na Sophia gehardloop, wat agter die boom weggekruip het soos opdrag gegee. Kom, liewe, ons moet hulp kry. Hellose het haar kleindogter se hand vasgehou en na die pad gehardloop. Agter hulle het 'n skoot geklink, gevolg deur 'n kreet van pyn. Hellose het nie gewaag om terug te kyk nie, en het so vinnig as wat haar bejaarde bene kon, aanhou hardloop. Ouma Jannie het Sophia gehuil. Ons kan hom nou nie help nie, het Hellose geantwoord, met trane in haar eie oë. Ons moet hulp kry. Hulle het die grondpad bereik en aanhou hardloop, nou in die teenoorgestelde rigting van die eiendom se ingang. Hellose het gehoop om nog 'n huis te vind, iemand wat die polisie kon bel. Na wat 'n ewigheid gelyk het, het hulle 'n motor sien aankom. Hellose het in die middel van die pad gestop en freneties gewaai. Tot haar groot verligting het die voertuig gestop, dit was 'n donkerblou SUV, en die bestuurder het die venster met 'n bekommerde uitdrukking laat sak. Mevrou, gaan dit goed? Asseblief, help ons, het Hellose uitasem uitgeroep. Man agtervolg ons, hy het 'n geweer. Ons vriend is gewond. Die bestuurder, 'n middeljarige man met grys hare, het met alarm na Hellose en Sophia gekyk. Klim in, vinnig. Sodra hulle in die motor geklim het, het die man omgedraai en terug na die hoofpad versnel. Eers toe het Hellose haarself toegelaat om te huil, vasgehou aan Sophia. Ek sal julle na die naaste polisiestasie neem, het die bestuurder gesê, wat homself as Robert Potta, 'n universiteitsprofessor wat 'n plaashuis in die streek gehad het, voorgestel het. Dit is so 15 minute hiervandaan. Dankie, het Hellose gemompel en probeer om haarself te herstel. Maar ons moet eers iemand bel. Dit is dringend. Robert het sy selfoon aan Hellose gegee, wat dadelik Karel Meyer gebel het. Tot haar geluk het hy vinnig geantwoord. Karel, dank God. Luister, ons is in gevaar. Tiaan, Christine se bestuurder, het ons gevind. Hy is gewapen en ek glo Jannie is gewond. Karel het met toenemende alarm geluister. Waar is julle nou? Man neem ons na die polisiestasie in Somerset Wes. Maar Karel, jy moet die bewyse dadelik vir Eduard neem. Dit is in die plaashuis, die video's, die brief, alles. Moenie bekommerd wees nie, Hellose. Ek sal dit oplos. Julle bly veilig. Toe sy die telefoon neergesit het, het Hellose 'n verskriklike gewig gevoel. Sy het nie geweet of Jannie lewend of dood was nie. Die bewyse wat hulle so noukeurig versamel het, was in die huis, moontlik reeds deur Tiaan vernietig.
En haar seun het nog steeds geglo dat sy die misdadiger in hierdie storie was. Sal alles regkom, ouma, het Sophia stil gevra, haar oë rooi van al die gehuil. Eloise het haar kleindogter omhels en gewens sy kon haar teen al die kwaad in die wêreld beskerm. Dit sal, my lief. Jou pa sal die waarheid uitvind en alles sal regkom. Wat Eloise nie geweet het nie, was dat Karel Meyer onmiddellik nadat hy haar oproep ontvang het, Eduard gebel het. En vir die eerste keer sedert Christine in hul lewens gekom het, het Eduard ernstig begin twyfel aan sy verloofde se weergawe. Terwyl die motor na Somerset Wes gery het, het Eloise by die venster uitgekyk en die landskap in vaag groen en blou vee gesien. Dit het gelyk asof haar hele lewe in 'n nagmerrie verander het waaruit sy nie kon wakker word nie. Maar ten minste was daar nou 'n klein liggie van hoop aan die horison. Eduard van der Merwe was in sy kantoor op die boonste verdieping van die gebou wat die hoofkwartier van sy maatskappy gehuisves het toe Karel Meyer sonder klop ingekom het, iets wat hy nog nooit in meer as 20 jaar van vriendskap en vennootskap gedoen het nie. Eduard, ons moet praat. Nou. Die dringendheid in Karel se stem het Eduard sy oë van die kontrakte wat hy nagegaan het, laat oplig. Wat het gebeur, het hy gevra en die ernstige uitdrukking op sy vriend se gesig opgemerk. Ek het pas met jou ma gepraat. Karel het die kantoordeur toegemaak en na die tafel gestap. Sy en Sophia is in gevaar. Tiaan, die bestuurder wat Christine aangestel het hulle in die plaashuis in Somerset Wes gevind. Hy was gewapen. Eduard het sy bloed voel stol. Wat? Hoeso gewapen? En hoe is jy in kontak met my ma? Sy het my gesoek omdat sy iemand nodig gehad het wat jy vertrou om haar iets te wys. Karel het 'n ispstuk op die tafel geplaas. Video's, Eduard. Video's wat bewys dat jou ma die hele tyd reg was oor Christine. Eduard het na die klein toestel gekyk asof dit 'n bom was wat op die punt was om te ontplof. Die afgelope dae het sy lewe onderstebo gekeer. Eers die onverklaarbare vlug van sy ma met Sophia, toe die beskuldigings teen Christine, wat hy as waanbeelde van 'n verwarde gees afgemaak het, en nou dit. Karel, my ma is nie goed nie, het Eduard begin en die mantra herhaal wat Christine in sy gedagtes geplant het. Die dokters het bevestig dat sy episodes van paranoia het. Watter dokters, Eduard, het Karel teruggesê. Het jy persoonlik met enige van hulle gepraat? Het jy enige getekende verslag gesien? Die vraag het Eduard soos 'n slag getref. Hy het alles aanvaar wat Christine hom oor sy ma se gesondheid vertel het sonder om te vra, sonder om dit persoonlik te verifieer. Kyk die video's, het Karel aangedring. Daarna besluit ons wat om te doen. Met bewende hande het Eduard die ispstuk geneem en dit in sy skootrekenaar ingesit. Die eerste video het die gazebo in die tuin van sy herehuis gewys. Hy het Christine en Tiaan dadelik herken, omhels op 'n manier wat geen twyfel gelaat het oor die aard van hul verhouding nie. Dit kon uit konteks geneem gewees het Eduard gemompel, selfs terwyl hy sy maag voel sink het. Maar toe het die klank duideliker geword, en hy het die woorde gehoor wat al sy illusies sou verpletter. Na die siviele huwelik sal die helfte van die maatskappy tegnies myne wees. Eduard is so naïef dat hy enige papier wat ek voor hom plaas, sal onderteken. En die ou vrou? Sy word elke dag meer verward met die medisyne. Binnekort sal Eduard geen ander keuse hê as om haar in 'n ouetehuis op te neem nie. Of, as sy 'n probleem bly, kan ons 'n ongeluk reël. Eduard het die video onderbreek, onbevoeg om verder te kyk. Sy gesig het alle kleur verloor. Daar is meer, het Karel saggies gesê. 'n Ander video van die motor, wat die twee saam wys terwyl Sophia op die agtersitplek was. En ook 'n farmaseutiese verslag van die medisyne wat jou ma geneem het. Dit was nie vir geheue nie, Eduard. Dit was stowwe om haar verward te maak, om jou te laat glo dat sy haar verstand verloor het. My God, het Eduard gefluister, die werklikheid van sy blindheid het uiteindelik oor hom gekom. Wat het ek gedoen? Ek het my eie ma beskuldig van. Karel, ons moet hulle vind. Waar is hulle nou? Op pad na die polisiestasie in Somerset Wes en bestuurder het hulle op die pad opgelaai nadat hulle van Tiaan gevlug het. Eduard het opgespring. En Jannie. Hy was saam met hulle. Karel se stilte was genoegsame antwoord. Ek gaan nou dadelik na Somerset Wes, het Eduard besluit en reeds sy sleutels en selfoon geneem. En Christine, het Karel gevra. Eduard het 'n golf van woede deur sy liggaam voel stroom. Waar is sy?
In jou huis, sover ek weet. Sy het gesê sy gaan 'n paar veranderinge aan die versiering toesig hou. Bel die polisie, het Eduard beveel. Wys hierdie video's aan hulle. Ek wil haar in hegtenis geneem hê voordat sy kan vlug. En vind ook vir Tiaan. Terwyl Eduard na die huisbak gehardloop het, het sy selfoon gelei. Dit was 'n onbekende nommer. Hallo. Meneer Eduard van der Merwe het 'n formele stem gevra. Hier is Speurder Steyn van die polisiestasie in Somerset Wes. Ek bel in verband met u ma, Halose van der Merwe, en u dogter, Sophia van der Merwe. Eduard se hart het gejaag. Gaan dit goed met hulle? Sê asseblief dat dit goed gaan met hulle. Hulle is veilig by ons, meneer. Maar ons het 'n ingewikkelde situasie hier. U ma beweer dat hulle slagoffers was van 'n gewapende aanval, maar daar is 'n polisieverslag wat deur u ingedien is wat beweer dat sy die minderjarige ontvoer het. Dit was 'n verskriklike fout, het Eduard geantwoord, sy stem dik. My ma was die hele tyd reg, ek is mislei. Asseblief, sorg vir hulle totdat ek daar aankom. Ek is nou op pad. En wat van die ontvoeringssaak? Ek sal dit dadelik terugtrek. En ek wil 'n nuwe een indien teen Christine Alvarez en Tiaan Ferreira vir poging tot moord en ander misdade wat ons nog sal ontdek. Toe hy die telefoon neergesit het, het Eduard in sy motor geklim met 'n enkele missie in gedagte, om so vinnig as moontlik by sy ma en sy dogter uit te kom. Op pad na Somerset Wes het hy sy prokureur gebel en hom opdrag gegee om dadelik die prosedures te begin om enige dokument wat Christine mag oor sy bates of sy maatskappy gegee het, nietig te verklaar. Die pad na Somerset Wes het nog nooit so lank gelyk nie. Terwyl hy gery het, het Eduard homself gepynig met gedagtes oor wat sy ma deurgemaak het, die geestelike verwarring wat deur die valse medisyne veroorsaak is, die desperaatheid om nie geglo te word nie, die vrees vir haar eie veiligheid en die van Sophia. En dit alles omdat hy blind was, so desperaat vir liefde na Helene se vertrek dat hy soos 'n eentjie in die stryk van 'n bedrieger geval het. By die polisiestasie in Somerset Wes het Halose en Sophia in die speurder se kantoor gewag. Sophia het op die bank aan die slaap geraak, uitgeput na die trauma van die dag. Halose het oor haar slaap gewaak en haar hare saggies gestreel. Mevrou van der Merwe het Speurder Steyn geroep toe hy die kamer binnekom. Die seun is op pad. Hy het reeds bevestig dat mevrou die hele tyd reg was en die ontvoeringssaak teruggetrek. Halose het trane van verligting in haar oë gevoel. Dank God. En Jannie, het julle nuus van hom? Die speurder het gehuiwer. Ons het 'n span na die plaashuis gestuur. Hulle het tekens van 'n stryd gevind, maar geen slagoffers nie. Daar is bloed op die plek, maar ons weet nog nie of dit van u vriend of die verdagte is nie. En Tiaan, ook geen teken van hom nie. Maar ons het reeds 'n soekwaarskuwing uitgereik. As hy nog in die streek is, sal ons hom vind. Halose het haar oë gesluit en stilweg gebid dat Jannie goed sou wees. Hy het alles gewaag om haar te help en die idee dat hy seer gekry het, of erger, weens haar, was ondraaglik. Wat Christine Alvarez betref, het die speurder voortgegaan, het ons reeds 'n patrollie na die Van der Merwe woning in Kaapstad gestuur om haar vir ondervraging in hegtenis te neem. Halose het geknik, te moeg om enige bevrediging met die nuus te voel. Al wat sy wou hê, was om haar familie weer bymekaar te hê, veilig en ver van die gevaar wat Christine verteenwoordig het. Byna 2 uur later het hulle 'n gedruis in die polisiestasie se gang gehoor. Die kamerdeur het oopgegaan en Eduard het ingekom, sy gesig geteken deur moegheid en berou. "Ma," het hy gesê, sy stem dik. Halose het opgestaan, onseker hoe om te reageer. Deel van haar wou haar seun omhels, om troos en sê dat alles sou regkom. 'n Ander deel het nog seer gekry van die verraad om nie geglo te word nie, toe sy dit die nodigste gehad het. Eduard het die saak opgelos deur in 'n paar tree deur die kamer te stap en haar styf te omhels. "Vergeef my," het hy gefluister, trane het oor sy gesig gestroom. "Ek was 'n dwaas. Vergeef my dat ek jou nie geglo het nie." Halose het die omhelsing beantwoord en haarself uiteindelik toegelaat om te huil, nie van vrees of desperaatheid nie, maar van verligting. "Dit is goed, seun. Die belangrikste is dat jy nou die waarheid weet." Sophia het wakker geword met die geraas en, toe sy haar pa sien, van die bank afgespring. "Papa." Eduard het gebuk om sy dogter in sy arms te ontvang en haar omhels asof hy haar nooit weer sou los nie. "My dapper prinses. Gaan dit goed met jou? Het sy jou seer gemaak?"
Dit gaan goed, pappa, het Sophia geantwoord en teen haar pa se bors gekruip. Maar ek is bekommerd oor Jannie. Die slegte man het hom geskiet. Eduard het sy oë na sy ma opgehef, wat hartseer geknik het en bevestig het wat Sophia gesê het. Ons sal hom vind, het Eduard beloof. En hy sal goed wees. Speurder Steyn het die kamer binnegekom en die familiehereniging onderbreek. Meneer van der Merwe, ons het pas inligting ontvang. Die verdagte, Christine Alvarez, was nie in die woning toe ons polisiebeamptes daar aangekom het nie. Dit lyk asof sy gevlug het en 'n paar waardevolle besittings saamgeneem het. Eduard het sy vuiste gebal en die woede weer voel groei. Sy sal nie ver kom nie. Ek sal die beste private ondersoekers aanstel indien nodig, maar sy sal betaal vir alles wat sy gedoen het. Ons het ook 'n opdatering oor meneer Jannie se saak, het die speurder voortgegaan. 'n Hospitaal in Worcester het die opname van 'n gewonde man met sy kenmerke gerapporteer. Hy is deur inwoners aan die kant van die pad gevind, met 'n skietwond aan die skouer, maar by bewussyn. Hy is stabiel. Heloise het haar hande na haar gesig gebring en stil weggedank. Ons moet hom gaan sien. Natuurlik, het Eduard ingestem. Maar eers wil ek julle twee na 'n veilige plek neem. Ons gaan na die maatskappy se woonstel in Clifton. Niemand behalwe Karel weet daarvan nie. Nadat hulle die formaliteite by die polisiestasie afgehandel het, het die Van der Merwe familie na die hospitaal in Worcester gegaan. Jannie het pas uit die operasie gekom om die koel uit sy skouer te verwyder. Hy was bleek, maar by bewussyn en sy gesig het verlig toe hy Heloise en Sophia veilig en gesond sien. Dank God julle is goed, het hy met 'n swak stem gesê. Toe ek Tiaan daardie wapen op julle sien rig, het ek gedink. Sjoe, moenie jou inspann nie, het Heloise onderbreek en sy hand vasgehou. Jy het ons lewens gered, Jannie. Ons sal jou nooit genoeg kan bedank nie. Eduard het na die bed gestap, sigbaar geëmosioneer. Jannie, ek het geen woorde om my dankbaarheid uit te spreek nie. En my berou dat ek aan jou en my ma getwyfel het. Jannie het 'n moe glimlag aangebied. Die belangrikste is dat meneer nou die waarheid weet. Daardie vrou het ons almal mislei, selfs die mees ervare. Wat het met Tiaan gebeur, het Heloise gevra, steeds bekommerd oor die moontlikheid dat hy nog vry sou wees. Ek het sy wapen tydens die stryd van hom afgeneem, het Jannie verduidelik. Hy het 'n skietwond aan die arm gekry, maar kon na die bos vlug. Ek het probeer om hom te volg, maar het te veel bloed verloor en op die pad flou geword. Sommige plaaswerkers het my gevind en hulp ontbied. Die polisie sal hom vind, het Eduard verseker. En Christine ook. Die twee sal betaal vir alles wat hulle gedoen het. Hulle het Jannie laat rus met die belofte dat hy na 'n private hospitaal in Kaapstad oorgeplaas sou word sodra hy stabiel genoeg was vir vervoer. 'n Polisiebeampte is by sy deur aangestel uit voorsorg. Op pad na Kaapstad het Eduard stil gery, steeds besig om alles wat gebeur het te verwerk. Sophia het weer op die agtersitplek aan die slaap geraak en Heloise het na die landskap gekyk, verdiep in gedagtes. Hoe kon ek so blind wees, het Eduard uiteindelik gevra en die stilte verbreek. Al die tekens was daar. Jy het my soveel keer probeer waarsku. Liefde doen dit aan ons, seun, het Heloise saggies geantwoord. Jy wou haar glo omdat jy die leemte wou vul wat Helene gelaat het. Eduard het gesug. Tog om aan jou eie ma te twyfel. Ek sal myself nooit daarvoor vergewe nie. Ek het reeds vergewe, het Heloise verseker. Nou moet ons vorentoe kyk. Sophia sal baie ondersteuning nodig hê na alles. En jy ook. Weet jy wat die skrikwekkendste is, het Eduard nagedink. As dit nie vir jou en Sophia was nie, sou sy dit reg gekry het. Ek sou daardie siviele huwelikspapiere onderteken het, wat haar toegang tot 'n deel van die maatskappy gegee het. En dan? Wie weet wat sy vir my beplan het? Heloise het gebewe toe sy aan die moontlikheid dink. Ons sal nou nie daaraan dink nie. Die belangrikste is dat die waarheid betyds aan die lig gekom het. Toe hulle by die woonstel aankom, het Eduard sy ma en dogter gemaklik geïnstalleer. Die plek was ruim en elegant met 'n uitsig oor die Kirstenbos botaniese tuin. Hy het Karel laat sorg vir klere, kos en alles anders wat hulle nodig mag hê. Ons sal hier bly totdat ons seker is dat Christine en Tiaan gevang is, het Eduard verduidelik. Ek het private sekuriteit vir die gebou gehuur en niemand behalwe Karel weet dat ons hier is nie.
Nadat hy Sophia aan die slaap gesit het, het Heloise en Eduard in die sitkamer gaan sit en 'n bottel wyn en die behoefte om te praat gedeel. Ek het gedink, het Eduard begin en die wyn in sy glas gedraai. Wanneer alles verby is, wil ek veranderinge in my lewe aanbring. Minder werk, meer tyd saam met Sophia. En saam met jou, as jy my toelaat. Heloise het geglimlag ontroer. Natuurlik laat ek jou toe. Daar is niks wat ek meer wil hê as om my familie weer verenig te sien nie. En wat van die herehuis, ek weet nie of ek daar kan teruggaan nie. Daar is nou te veel slegte herinneringe. Ek verstaan, het Heloise ingestem. Miskien is dit tyd vir 'n nuwe begin vir ons almal. Eduard het geknik en die glas neergesit. Presies, nuwe begin. Terwyl hulle oor toekomstige moontlikhede gesels het, het Eduard 'n oproep van speurder Stan ontvang. Die nuus was onrusbarend. Die polisie het Christine se motor verlate op die pad na die Kaapstad Internasionale Lughawe gevind. Daar was aanduidings dat sy die land met valse dokumente kon verlaat het. Ons sal haar vind, het Eduard verseker nadat hy die telefoon neergesit het. Al moet ek die hele wêreld deursoek. Heloise het haar seun dopgehou en die vasberadenheid herken wat hy van haar geërf het. Ek is seker. Maar intussen sal ons fokus op herstel en om vir Sophia te sorg. Daardie aand, terwyl Eduard uiteindelik geslaap het na dae van spanning, het Heloise wakker gebly en by die oop venster na die stadsligte gekyk. Daar was soveel om voor dankbaar te wees. Hulle was lewendig, die waarheid het geseëvier en haar familie was weer bymekaar. Maar iets het haar steeds gepla. Christine se verdwyning het te gerieflik gelyk, byna asof iemand haar gewaarsku het oor die naderende arrestasie. Wat as sy meer medepligtiges gehad het as net Tiaan? Wat as die gevaar nog nie heeltemal verby was nie? Heloise het hierdie ontstellende gedagtes weggestoot en besluit om op die hede te fokus. Môre sou 'n ander dag wees, en daarmee sou die kans kom om oor te begin. Om die gebroke vertroue te herbou, om ou wonde te genees, en miskien, as hulle gelukkig was, om 'n bietjie vrede te vind na al die storm. Wat sy nie geweet het nie, was dat Christine, ver van om te vlug, net teruggetrek het om weer aan te val. In 'n goedkoop hotel aan die buitewyke van Kaapstad het die skurk haar volgende skuif beplan, vasberade om nie maklik op te gee op die fortuin wat sy so naby daaraan was om te kry nie. 'n Jaar het verloop sedert die traumatiese gebeure wat die Van der Merwe familie byna vernietig het. Tyd, soos altyd, het genesing en transformasie gebring. Die ou herrehuis in Constantia is verkoop. Eduard kon nie meer in daardie ruimte woon waar elke hoek herinneringe aan Christine se verraad gehou het nie. In plaas daarvan het die familie nou 'n ruim en sonnige huis in Bishopshout bewoon, met 'n heeltemal nuwe ontwerp, deurdink om die waardes te weerspieël wat nou al lewens gelei het: eenvoud, waarheid en eenheid. Dit was 'n Sondagoggend en Heloise het ontbyt in die ruim en gesellige kombuis voorberei. Op 68-jarige ouderdom het sy verkoop gevoel, asof die gebeure van die vorige jaar, in plaas daarvan om haar te verswak, nuwe krag in haar gees gewek het. Haar grys hare was in 'n eenvoudige knop vasgemaak, en haar oë het geskitter met 'n lewendigheid wat sy tydelik verloor het tydens die donker dae onder die invloed van Christine se medisyne. Het jy hulp nodig, ouma? Sophia, nou 11 jaar oud, het die kombuis binnegekom. Haar gesig het min spore van die traumatiese gebeure gedra, danksy gereelde terapie en die omgewing van veiligheid en liefde wat die familie noukeurig herbou het. Natuurlik, liewe. Kan jy hierdie vrugte vir die slaai sny terwyl ek die pannekoeke klaarmaak? Sophia het die taak met die erns van iemand wat 'n belangrike missie uitvoer, aangepak. Die afgelope maande het die meisie 'n opregte belangstelling in kookkuns ontwikkel, veral in gesonde resepte, 'n belangstelling wat Heloise met entoesiasme aangemoedig het. Het pappa al wakker geword, het Sophia gevra, gekonsentreer om haar bye in perfekte skywe te sny. Nog nie. Hy het gister laat van sy sakereis teruggekom. Ons sal hom 'n bietjie langer laat rus. Eduard het sy benadering tot sake radikaal verander. Hoewel hy nog steeds sy tegnologiemaatskappy bestuur het, het hy nou baie meer gedelegeer en het hy selde na kantoorure gewerk. Reiser, wanneer nodig, was kort en met tussenposes. Sy prioriteit het verander, familie eerste, sake daarna. Die geluid van 'n deurklokkie het die gesprek onderbreek. Dit moet Jannie wees, het Heloise gesê en geglimlag. Altyd stiptelik. Sophia het na die deur gehardloop en haar taak vir 'n oomblik verlaat. Sy het na die kombuis teruggekeer, vergesel van Jannie,
wat met die hulp van 'n kierie geloop het, in gevolg van die besering wat hy 'n jaar gelede opgedoen het. "Goeiemôre, mevrou Helose," het hy gegroet met sy gewone vriendelike glimlag. "Ek het vars brood van Maniel se bakkery gebring, soos mevrou gevra het." Jannie was nie meer net die familie se bestuurder nie, hy was deel daarvan. Na sy herstel in die hospitaal het Eduard daarop aangedring dat hy na die gastehuis op die nuwe eiendom moes trek. Amptelik het Jannie nog vir die Van der Merwes gewerk, maar in die praktyk is hy as 'n familielid behandel, gerespekteer vir sy lojaliteit en moed. "Dankie, Jannie. U het net betyds gekom. Die ontbyt is amper gereed." Terwyl Helose die pannekoeke klaargemaak het, het Sophia en Jannie die tafel op die sonnige terras wat na die tuin uitgekyk het, gedek. Dit was 'n Sondagritueel wat almal geniet het, 'n lang en ontspanne ontbyt, sonder haas of bekommernisse. Eduard het kort daarna by hulle aangesluit, sy hare nog klam van sy onlangse stort. Daar was iets anders aan hom daardie oggend, 'n spesiale glans in sy oë, 'n ingehoue energie wat nie deur Helose ongemerk gebly het nie. "Goeiemôre, familie," het hy gegroet, Sophia op die kop gesoen en sy ma kortliks omhels. "Jannie, hoe gaan dit vandag met die skouer?" "Beter, meneer Eduard. Die fisioterapeut sê ek vorder goed." Hulle het gaan sit om ontbyt te geniet en oor ligte onderwerpe gesels, Sophia se wetenskapsprojek vir skool, die nuwe besproeiingsstelsel wat Jannie in die tuin geïnstalleer het, die planne vir die komende vakansie. Dit was eers toe hulle die maaltyd voltooi het dat Eduard sy keel skoongemaak het en 'n ernstiger uitdrukking aangeneem het. "Ek het nuus." Almal het hul aandag op hom gefestig, die atmosfeer was skielik gelaai met afwagting. "Ek het gisteraand 'n oproep van Speurder Steen ontvang toe ek van die lughawe af teruggekom het," het Eduard begin. Hulle het uiteindelik vir Christine gevind. 'n Gespanne stilte het oor die tafel geval. Christine se naam is selde in die huis genoem. Dit was soos om 'n spook op te roep wat almal verkies het om ver te hou. "Waar?" het Helose uiteindelik gevra, haar stem kalm, maar ferm. "In Namibië." In Swakopmund. Sy het die naam Carmien Venter gebruik en haar voorkoms heeltemal verander, blonde hare, blou kontaklense, selfs plastiese chirurgie aan haar neus. "Sal sy uitgelewer word?" het Jannie gevra. Eduard het geknik. "Die proses is reeds aan die gang. Die Namibiese owerhede werk ten volle saam. Dit lyk asof sy ook daarbey betrokke was by ander bedrogspel." Sophia, wat stil gebly het, het uiteindelik gepraat en Tiaan. "Het hulle hom ook gevind?" Die meisie het selde oor die voormalige bestuurder gepraat, wat haar nagmerries vir baie maande na die voorval veroorsaak het. "Nee, liewe," het Eduard saggies geantwoord. "Tiaan is nog steeds op vrye voet. Maar daar is aanduidings dat hy moontlik in Botswana is. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat hulle hom ook vind." Helose het haar kleindogter dopgehou, bekommerd oor die impak wat hierdie nuus op haar sou hê. Maar Sophia het net geknik en die inligting met 'n verrassende volwassenheid vir haar ouderdom verwerk. "Sy sal ons nie meer seermaak nie, of hoe?" het die meisie gevra. "Nooit weer nie," het Eduard verseker en sy dogter se hand vasgehou. "Sy sal die gereg in die gesig staar vir alles wat sy gedoen het. En ons is veilig hier, saam." Helose het 'n golf van trots gevoel toe sy haar seun en haar kleindogter dopgehou het, albei het die afgelope jaar soveel emosioneel gegroei. Die wonde was nog daar, stadig besig om te genees, maar het nie gedefinieer wie hulle geword het nie. "Daar is nog een ding wat ek met julle wil deel," het Eduard voortgegaan, sy gelaatsuitdrukking nou ligter. "Ek het iemand ontmoet." Helose het haar wenkbroue opgelig, verras deur die verandering van onderwerp. "Het jy iemand ontmoet?" Eduard het geglimlag, 'n bietjie verleë. "Ja. Eintlik het ek haar weer ontmoet. Onthou jy Beatrix Botha, wat jou in die hospitaal behandel het nadat ons van Somerset West teruggekom het? Die neuroloog." Helose het die dokter goed onthou, 'n intelligente en vriendelike vrou, wat haar met uiterste toewyding versorg het tydens haar herstel van die effekte van die valse medisyne. "Ja. Ons het mekaar 'n paar weke gelede toevallig ontmoet, by 'n gesondheidskonferensie waar ek ons nuwe mediese sagteware gaan aanbied het. Ons het begin gesels en wel, ons gaan sedert 10 uit." Sophia het vorentoe geleun, skielik geïnteresseerd. "Is sy gaaf, pappa? Gaan sy my nuwe ma wees?" Eduard het gelag en die atmosfeer ontspan. "Kalm, Sophia. Ons leer mekaar net beter ken. Maar ja, sy is baie gaaf."
En nee, sy wil nie jou ma vervang nie, niemand sou dit kon doen nie. Die vermelding van Sophia se biologiese ma was nog 'n delikate onderwerp. Helene het vertrek toe Sophia net 4 jaar oud was, onbevoeg om die druk van die lewe as die vrou van 'n suksesvolle sakeman te hanteer. Die afgelope maande het sy 'n paar skaam pogings aangewend om kontak te herstel en 'n posse en geskenke van Parys, waar sy nou gewoon het, gestuur. Eduard, ten spyte van al die ou seer, het nie hierdie kontak belemmer nie en het die belangrikheid vir Sophia erken om haar wortels te ken. Eintlik het Eduard voortgegaan, wil ek Beatrix vandag nooi om saam met ons te eet. As julle instem, natuurlik. Ek sal haar graag beter wil leer ken, het Helose opreg geantwoord. Na alles wat hulle met Christine deurgemaak het sy meer as ooit die belangrikheid daarvan waardeer om verhoudings te bou wat op eerlikheid en wederwysige respek gebaseer is. Kan ek my mineraalversameling vir haar wys, het Sophia gevra, opgewonde oor die vooruitsig van 'n besoek. Ek is seker sy sal daarvan hou, het Eduard geglimlag. Beatrice het 'n neefie van jou ouderdom wat ook klippe versamel. Terwyl hulle aanhou gesels het oor die voorbereidings vir die middagete, het Helose haarself 'n oomblik van besinning toegelaat. Die lewe het haar familie getoets op maniere wat sy nooit sou kon dink nie, maar hulle het sterker, meer verenig en op 'n manier wyser daaruit gekom. Die geluid van die telefoon het haar gedagtes onderbreek. Eduard het geantwoord en sy uitdrukking het weer ernstig geword terwyl hy geluister het. Na 'n kort gesprek het hy die telefoon neergesit en na die ander gedraai. Dit was weer Speurder Stan, het hy verduidelik. Christine vra om met my te praat voor die uitlewering. Sy sê sy het belangrike inligting oor Tiaan en ander medepligtiges. Gaan jy, het Helose beangs gevra. Eduard het net vir 'n oomblik gehuiwer. Ja. Ek dink ek het daardie afsluiting nodig. Om haar 'n laaste keer in die oë te kyk en haar te wys dat sy ons nie kon vernietig nie. Maar moenie bekommerd wees nie, ek sal nie alleen gaan nie. Karel sal my vergesel en die speurder sal die hele tyd teenwoordig wees. Helose het geknik en haar seun se behoefte verstaan om sy verlede te konfronteer om heeltemal vorentoe te beweeg. Na ontbyt, terwyl Eduard 'n paar telefoonoproepe gemaak het en Sophia haar voorberei het vir Beatrix se besoek, het Helose en Jannie stadig deur die tuin gestap en die sonnige oggend geniet. Is u bekommerd oor minder? Eduard se ontmoeting met daardie vrou, het Jannie gevra, altyd skerpsinnig. 'n Bietjie, het Helose erken. Nie omdat ek dink sy hom weer kan manipuleer nie, Eduard het sy les op die harde manier geleer. Maar omdat ek weet hoeveel sy hom seer gemaak het. Daardie herinneringe kan pynlik wees om te herleef. Soms moet ons pyn direk in die gesig staar om dit werklik te oorkom, het Jannie gefilosofeer. Helose het geglimlag en haar vriend se arm saggies aangeraak. Wanneer het u so wys geword, Jannie? Waarskynlik nadat ek 'n skoot vir u en Sophia gekry het hy met 'n skaam glimlag geantwoord. Niks soos 'n ontmoeting met die eindigheid om dinge in perspektief te plaas nie. Hulle het in gemaklike stilte aanhou stap totdat hulle by 'n nuwe deel van die tuin aangekom het, 'n klein gedenkteken wat hulle saam geskep het. 'n Eenvoudige, maar elegante plaat het gesê, ter nagedagtenis aan diegene wat ons verloor het en ter viering van diegene wat ons op ons pad gevind het. Dit was 'n huldeblyk nie net aan Helose se oorlede man, Eduard se pa, nie, maar ook aan al die hawelose mense wat na haar omgesien het tydens haar tyd op die strate van Kaapstad, mense wie se name sy nooit sou ken nie, maar wie se goedheid letterlik haar lewe gered het. Hierdie ervaring het die Van der Merwe familie diep verander. Die afgelope maande het Eduard die Helose Van der Merwe Stichting gestig, toegewy aan die verskaffing van skuiling, kos, mediese sorg en werksgeleenthede vir mense in kwesbare situasies. Wat as 'n klein projek in Kaapstad begin het nou uitgebrei na ander stede in Suid-Afrika. Weet jy, Jannie, het Helose gesê terwyl sy die gedenkteken bekyk het, soms dink ek dat, ten spyte van al die lyding, iets goeds uit daardie verskriklike ervaring gekom het. Dit het ons oë oopgemaak vir realiteite wat ons geïgnoreer het, ons meer empaties, meer bewus gemaak. Mevrou was altyd iemand wat lig gevind het, selfs in die donkerste oomblikke, het Jannie geantwoord. Dit is wat ek die meeste aan u bewonder. Die geluid van kinderlag het hulle terug na die huis gelok. Sophia het deur die gang gehardloop en iets in haar hande vasgehou. Ouma, kyk wat Beatrix vir my gebring het. Beatrix Botha het vroeër as verwag aangekom en in die sitkamer gewag, geanimeerd met Eduard gesels. Sy was 'n vrou van gemiddelde lengte, kort bruin hare en 'n opregte glimlag wat haar gesig verlig het.
Sy het nie die uitgebreide en kunsmatige skoonheid van Christine gehad nie. Haar aantreklikheid het uit iets dieper, meer autentiek gekom. Derbotta, dit is goed om u weer te sien, het Heloise gegroet en haar hande uitgesteek. Asseblief, noem my Beatrix, het die dokter geantwoord en Heloise se hande met liefde gedruk. En die plesier is myne. Sophia het my haar indrukwekkende mineraalversameling gewys. Sophia het trots die klein boksie wat Beatrix gebring het, vertoon en stel skaars kristalle, noukeurig geïdentifiseer en georganiseer. Is dit nie ongelooflik nie, ouma? Beatrix het dit op haar reise oor die hele wêreld versamel. Werklik indrukwekkend, het Heloise ingestem en met belangstelling die natuurlike en liefdevolle interaksie tussen Beatrix en haar kleindogter dopgehou. Daar was niks geforseerd of bereken daar nie, net 'n opregte verbinding wat stadig ontstaan het. Die middagete het in 'n ontspanne en aangename atmosfeer verloop. Beatrix het haarself intelligent, humoristies en opreg geïnteresseerd in almal aan tafel getoon. Sy het Jannie vrae gevra oor sy ervarings as bestuurder, het aandagtig geluister na Sophia se stories oor skool en het met Heloise oor medisinale plante gesels, 'n belangstelling wat hulle gedeel het. Eduard het alles met 'n serene, byna eerbiedige blik dopgehou, asof hy nie kon glo wat hy voor hom gesien het nie, sy familie, verenig en gelukkig, wat 'n nuwe moontlikheid van liefde in hul lewens verwelkom het. Toe Beatrix vertrek het om Sophia te help met 'n wetenskaplike eksperiment wat hulle saam beplan het Eduard en Heloise alleen op die stoep gebly en die tuin bekyk. Sy is wonderlik, het Heloise opreg gesê. Eduard het geglimlag. Ja, is sy nie. En die beste is dat ek nie hoef te probeer om iemand te wees wat ek nie is wanneer ek by haar is nie. Ek kan eenvoudig myself wees. Dit is hoe dit moet wees, seun. Ware liefde vereis nie dat ons in iemand anders verander nie, net dat ons die beste weergawe van onsself is. Eduard het geknik, pynsend. Môre sal ek Christine vir die laaste keer sien. Daarna wil ek hierdie hele hoofstuk vergoed agter my laat. Is jy seker jy is gereed?